Nadat hy sy vrou tydens bevalling verloor het, leef 'n miljoener weduwee afgesonderd, onvermoënd selfs om na sy eie dogter te kyk. Geen werknemer kon die swaar atmosfeer van die huis, getuister deur pyn, verduur nie, totdat 'n jong vrou die uitdaging aanvaar het. In 'n nag van trane en wanhoop dwing sy hom om sy grootste vrees in die oë te kyk, om sy dogter in sy arms te hou. Maar dit is haar fluistering, eenvoudig en verwoestend, wat die man laat breek en onmiddellik laat herleef. Die Marais herhuis in die luukse voorstad Constantia in Kaapstad het gelyk asof dit die hartseer van sy eienaar absorbeer. Indrukwekkend aan die buitekant, met sy versorgde tuine en elegante fasade, het dit binne in 'n gebroke man versteek. Gustaf Marais, 38 jaar oud, erfgenaam en huidige president van Marais Konstruksie, een van die grootste in Suid-Afrika, het soos 'n spook in die stil gange van daardie huis geleef. Dit was amper middernag toe Gustaf wankelend sy kantoor binnekom, 'n glas whisky in sy hand. Hy het sy das losgemaak en in die leersitkamerstoel neergesak, terwyl hy na die foto gestaar het wat hy al presies 3 maande lank onderste bo op sy lesenaar gehou het. Met bewende vingers het hy die fotoraam opgelig en daardie bekende pyn weer deur sy bors voel skeer. Helene het op die foto geglimlag, haar bruin hare wat op die strand gewaai het, haar amandelvormige oë wat van geluk geskitter het, die kuiltjie in haar ken wat hy so lief gehad het. "Hoekom het jy my so gelos?" het hy in die leë ruimte gefluister, voordat hy die res van sy drankie in een sluk leeg gedrink het. Aan die ander kant van die herehuis, in die pastelkleurige kamer wat nooit deur haar pa besoek is nie, het Sophia, net 3 maande oud, begin huil. Die klank van die babamonitor het deur die gang geëcho, maar Gustaf het eenvoudig die volume van die klassieke musiek wat in die kantoor gespeel het, verhoog. Dit was elke aand so sedert hy sonder Helene en met 'n pasgeborene, na wie hy nie eens kon kyk nie, huis toe gekom het. Ouma Cecilia, sy skoonma, het by die deur verskyn met diep donker kringe onder haar oë. Die 60-jarige vrou het gelyk asof sy 20 jaar verouder het sedert die verlies van haar dogter. "Gustaf, jy moet kom kyk na haar. Sy het koors." "Bel die pediatriese dokter," het hy droog geantwoord, sonder om sy oë van die skootrekenaar se skerm af te haal waar hy voorgegee het om te werk. "Of gee haar die medisyne wat hy voorgeskryf het. Dit gaan nie daaroor nie. Sophia het haar pa nodig." "Ek kan nie, Cecilia." Sy leë blik het die van sy skoonma ontmoet. "Jy weet ek kan nie." Die ouer vrou het diep gesug. Sy was uitgeput, nie net fisies nie. Haar hart het 'n dubbele las gedra, die rou oor haar dogter en die konstante bekommernis oor haar kleindogter wat sonder vaderlike liefde groot geword het. In 3 maande het 5 oppassers deur die herehuis gegaan. Nie een kon die onderdrukkende atmosfeer, die afwesige baas en die hartseer wat elke hoek van daardie plek gelyk het asof dit bewoon word, verduur nie. "Die nuwe oppasser sal môre arriveer," het sy ingelig, haar waardige houding ten spyte van haar moegheid behou. "Probeer asseblief ten minste om haar te groet." Gustaf het nie geantwoord nie. Toe sy skoonma vertrek, het hy homself nog 'n dosis ingeskink, die lig afgeskakel en in die donker gesit, terwyl hy geluister het na die reën wat buite begin val het. Die storm het gepas by die storm wat onophoudelik binne in hom gewoed het. Die volgende oggend het Louisa Smit uit die taxi geklim voor die indrukwekkende hek van die Marais herhuis. Sy het senuweeagtig haar eenvoudige rok reggetrek en diep asem gehaal voordat sy die interkom gedruk het. Die 29-jarige vrou het die band van haar verslete handsak vasgehou terwyl sy gewag het en geestelik nagegaan of sy al die nodige dokumente gehad het. Die salaris wat aangebied is, was surrealisties, 3 keer meer as wat sy as voorskoolse onderwyseres by die munisipale kleuterskool verdien het, waar sy gewerk het, totdat sy weens besparings afgedank is. Louisa het geen ander keuse gehad as om die werk te aanvaar nie. Die rekeninge het opgestapel en haar ma, mevrou Zileide, het dringend mediese behandeling in Hartenbos, die klein plattelandse dorp in die Wes-Kaap waar sy groot geword het, nodig gehad. Toe die hek outomaties oopgaan, het Louisa langs die klippad geloop en met verwondering na die versorgde tuine gekyk. Die herehuis, moderne gebou met reguit lyne en groot vensters, het respek afgedwing. Sy het gesluk en klein en misplaas gevoel. 'n Gryshare vrou het die deur oopgemaak nog voordat sy die klokkie kon lui. "Jy moet Louisa wees. Ek is Cecilia Marais, Sophia se ouma." "Baie aangenaam, mevrou." Louisa het haar hand uitgesteek, wat stewig vasgehou is. "Dankie vir die geleentheid." Ouma Cecilia het haar deur die ingangsportaal met marmerteels en 'n krom trap wat na die eerste verdieping gelei het, geneem.
Die huis was weelderig, maar Luisa het dadelik opgemerk dat daar 'n gebrek aan lewe was. Daar was geen speelgoed wat rondgestrooi was, geen geluide van lag of die normale chaos van 'n huis met 'n baba nie. Dit was soos om 'n museum binne te gaan. Ek moet eerlik met jou wees, het ouma Cecilia gesê, terwyl sy na 'n bank in die sitkamer gewys het. Dit is nie 'n maklike huis om in te werk nie. My dogter, Helene, is 3 maande gelede tydens bevalling oorlede. Sedertdien is my skoonseun wel, hy is fisies teenwoordig, maar afwesig in alle ander opsigte. Luisa het instemmend geknik. Ek het van die situasie gehoor. Ek is jammer vir u verlies. Sophia is 'n wonderlike baba, maar sy het aandag en liefde nodig. Gustav kan nie eens na haar kyk nie. Die vrou se stem het gebreek. Hy sien Helene in haar. Dieselfde oë, dieselfde gesigvorm, selfs 'n identiese kuiltjie in haar ken. Dit is pynlik vir hom. Ek verstaan, het Luisa sag geantwoord. Nee, jy verstaan nie, het Cecilia haar sagkens onderbreek. Niemand verstaan regtig nie. Hy het my dogter meer as enigiets liefgehad. Hulle was vennote, beste vriende sedert universiteit. Om haar so te verloor op die oomblik wat die gelukkigste moes wees. Sy het diep asem gehaal. Hy het Sophia nog nooit vasgehou nie. Nie een enkele keer nie. Luisa het 'n knop in haar bors gevoel. Watter soort pyn sou 'n pa kon verhoed om sy eie dogter vas te hou? Jy sal waarskynlik nie veel van minder, maar hy sien nie. Hy gaan vroeg werk toe en kom laat terug. As hy tuis is, sluit hy homself in sy kantoor toe. Moenie dit persoonlik opneem nie. Ouma Cecilia het opgestaan. Kom, ek sal jou Sophia se kamer en jou verblyf wys. Terwyl hulle die trap opgeklim het Luisa die ingeraamde foto's aan die mure opgemerk. Op almal het 'n pragtige vrou met bruin hare en amandelvormige oë stralend geglimlag langs 'n lang, elegante man. Helene en Gustav het so gelukkig, so volledig gelyk. Op een van die laaste foto's het sy 'n 6 maande swanger buik gewys, sy hande beskermend oor haar maag. Sophia se kamer was 'n droom in ligpink en wit skakerings. 'n Delikate wiegie was onder 'n venster met ligte gordyne geplaas, 'n gemaklike leunstoel in 'n hoek, 'n laaikas met 'n babawisselaar en 'n kas vol klere nog met etikette aan. En daar was sy, Sophia het rustig geslaap, klein en perfek. Luisa het stadig nader gekom en iets vreemd bekends in haar hart voel druk. Die baba het donker wenkbroue, lang wimpers, pink wangetjies en daardie kuiltjie in haar ken wat ouma Cecilia genoem het. Sy is so mooi, het sy gefluister en die drang weerstaan om haar aan te raak. Ja, maar sy glimlag selde, het die ouma met hartseer opgemerk. Die ander oppassers het gesê sy is te ernstig vir 'n baba. Ek dink sy mis wat sy nooit gehad het nie. Luisa het ouma Cecilia vraend aangekyk. Die liefde van haar pa, het die ouer vrou verduidelik, terwyl sy saggies die kombers van haar kleindogter reggetrek het. Kinders voel dit, weet jy. Selfs al is hulle so klein. Nadat sy Luisa se kamer aangrensend aan Sophia se gewys en die huis se roetine verduidelik het ouma Cecilia haar gelos om haarself tuis te maak. Luisa het haar klein tas uitgepak, haar min besittings georganiseer en van klere verwissel. Sy het die eenvoudige uniform aangetrek wat aan haar verskaf is, donkerblou broek en wit blouse en haar krullerige hare in 'n lae bolla vasgemaak. Toe sy na Sophia se kamer terugkeer, het sy die baba wakker gevind, wat stip na die mobiel oor die wiegie gekyk het, sonder om enige geluid te maak. Hallo prinses, het Luisa sag gesê, terwyl sy nader gekom het. Ek is Luisa, jou nuwe vriendin. Sophia het haar gesiggie na die stem gedraai, haar bruin oogies wat die vreemdeling met 'n erns beoordeel het wat onmoontlik gelyk het vir so 'n klein baba. Luisa het haar versigtig opgetel en was verras oor hoe lig sy was. Sal ons 'n bietjie gesels? Wil jy my vertel hoe jou dag was? Sy het met Sophia begin praat asof sy elke woord kon verstaan en haar vertel van die reis daarheen, hoe mooi die dag was ten spyte van die reën die vorige aand, hoe sy die mooiste oë gehad het wat sy nog ooit gesien het. Terwyl sy behendig haar doek omgeruil het sy saggies 'n wiegeliedjie gesing. Tot haar verbasing het die baba nie 'n sekonde lank weggekyk nie. Dit was asof sy honger was vir daardie interaksie, vir daardie melodieuse stem wat die stilte gevul het waaraan sy gewoond was. Luisa het met Sophia in haar arms afgegaan om die bottel voor te berei. In die ruim en moderne kombuis het sy Maria, die huishoudster, 'n stewige vrou met 'n moe uitdrukking, gevind. Jy is die nuwe een, het Maria gevra, terwyl sy haar hande aan haar voorskoot afgedroog het.
Ek hoop jy hou langer as die ander. Hoekom het hulle vertrek, wou Luisa weet, terwyl sy die melk volgens die instruksies in die yskas verhit het. Maria het haar skouers opgetrek. Hierdie huis, dit is asof daar 'n swaar wolk oor dit hang. Die baas praat skaars, die baba huil amper nie. Ouma Cecilia probeer die end vashou, maar sy is op haar grens. Sy het haar stem verlaag. Die laaste een het vertrek omdat die baas haar in die gang verbygeloop het en nie eers geantwoord het toe sy goeiemôre gesê het nie. Sy het gesê dit is soos om vir 'n spook te werk. Luisa het geknik en die temperatuur van die melk op haar pols getoets. Wel, spooke maak my nie bang nie. Ons sal sien, het Maria geantwoord en na die stoof teruggedraai. Meneer Marais is in sy kantoor. Hy eet daar binne alleen. Ouma Cecilia het uitgegaan om medisyne te koop en kom eers vanmiddag terug. Terwyl sy Sophia in die sitkamer gevoer het, het Luisa voetstappe op die trap gehoor. 'n Lang man het in die gang verskyn, geklee in 'n onberispelike pak en met 'n leersak. Hy het skielik gestop toe hy haar sien. Dit was Gustav Marais. Maarder en meer afgemat as op die foto's, met diep donker kringe onder sy oë en 'n ongeskeerde baard wat nie by die elegansie van sy pak gepas het nie. Sy oë, 'n intense donkergroen, was dof, leweloos. Vir 'n oomblik het sy blik op sy dogter in Luisa se arms geval. 'n Skaduwee van pyn het oor sy gesig getrek en hy het vinnig weggekyk, asof hy iets onvermydelik gesien het. "Goeiemôre, meneer Marais," het Luisa met fermheid gegroet. "Ek is Luisa Smit, Sophia se nuwe oppasser." Hy het kortliks geknik sonder om haar aan te kyk. "Maria sal alles aan jou verduidelik." Sy stem was diep, maar het geskraap geklink, asof hy min gepraat het. "Die skoonma het reeds die roetine aan my verduidelik." Luisa het haar professionele toon behou, maar kon nie help om op te let hoe hy ver gebly het nie, asof daar 'n onsigbare lyn was wat sy afstand van sy dogter afbaken het. Sophia het pas haar bottel gehad en is amper aan die slaap. 'n Ongemaklike stilte het ingetree. Gustav het stilgestaan, na die vloer gestaar, asof hy innerlik geworstel het. Uiteindelik het hy iets onhoorbaars gemompel en vinnig na die deur geloop en uitgegaan sonder om terug te kyk. Luisa het gesig, terwyl sy Sophia dopgehou het wat, inderdaad, in haar arms aan die slaap geraak het. "Jou pa is in baie pyn, kleintjie," het sy gefluister, terwyl sy die baba se wang streel. "Maar ons sal hom help om die pad terug na jou te vind." Gedurende die daaropvolgende weke het Luisa 'n roetine met Sophia gevestig. In teenstelling met wat Maria voorspel het die baba verbasend goed op stimulasie gereageer. Luisa het sensoriese speelgoed na haar kamer gebring wat sy met eenvoudige materiale geïmproviseer het, soos in die kleuterskool waar sy gewerk het. Sy het liedjies gesing, stories gelees en voortdurend gesels. Stadig het die baba wat almal as te ernstig beskryf het, begin glimlag. Eers skaam, net 'n trek aan haar lippe. Dan meer oop, wat pink tandvleise onthul het. Ouma Cecilia kon haar trane nie keer nie die eerste keer dat sy haar kleindogter sien glimlag het, toe sy Luisa hoor sing terwyl sy haar saggies geskit het. "Jy het 'n gawe," het die ouer vrou geëmotioneerd gesê. "Jy bring lewe terug na hierdie huis." Die enigste een wat afsydig gebly het, was Gustav. Luisa het hom selde gesien. Hy het voor dagbreek vertrek en teruggekom wanneer almal reeds afgetree het. Soms, laat in die nag, het sy klassieke musiek uit die kantoor gehoor of swaar voetstappe in die gang. Een keer toe sy opgestaan het om middernag 'n bottel voor te berei, het sy 'n lig onder sy kamerdeur gesien en 'n gedempte snik gehoor. Gedurende die dag, wanneer voetstappe naby Sophia se kamer gekom het Luisa gehoop dat dit hy sou wees, uiteindelik om sy dogter te ontmoet. Maar dit was altyd ouma Cecilia of Maria. Sy het opgemerk hoe Gustav sy pas versnel het toe hy deur die gang geloop het wat na die baba se kamer gelei het. Hoe hy vermy het om in dieselfde omgewing as sy dogter te wees. Hoe sy oë met pyn gevul is toe, onvermydelik, hulle Sophia sin vir 'n vlugtige sekonde ontmoet het. Dit was asof die baba 'n spieël was wat 'n beeld weerkaats het wat hy nie kon verduur nie. Die beeld van Helene. Op 'n Sondagmiddag was Luisa met Sophia in die tuin, onder die skaduwee van 'n boom. Die baba, nou amper 4 maande oud, het op 'n mat op die gras gespeel, gefassineerd na die blare gekyk wat bo hulle gewaai het. Dit was toe sy 'n silhouet by die venster op die eerste verdieping opgemerk het. Gustav het sy dogter van ver af dopgehou, beskerm deur die glas en die afstand.
Sy gesig het 'n uitdrukking gehad wat Luisa se hart gebreek het, 'n mengsel van diep liefde en ondraaglike pyn, van verlange en vrees, van begeerte om nader te kom en die verskrikking van wat dit sou veroorsaak. Op daardie oomblik het Luisa verstaan dat agter die koudheid 'n gebroke man was, wat desperaat probeer het om te oorleef. En sy het besluit dat sy op een of ander manier die pa en dogter sou help om weer te verbind. Wat sy nie geweet het nie, is dat 'n krisis in die middel van die nag alles sou verander. Daardie aand was Gustav soos altyd in sy kantoor, die wyskygglas halfvol, en het na die leë rekenaarskerm gestaar. Bo het Luisa Sophia aan die slaap gesit na die laaste bad van die dag. Iewers tussen bewussyn en alkoholiese verdowing het Gustav aan Helene gedink. Hoe teleurgesteld sy sou wees om hom so te sien. Hoe hy haar in hul laaste oomblikke beloof het dat hy met al die liefde in die wêreld vir hul dogter sou sorg. 'n Belofte wat hy nie die krag gehad het om na te kom nie. Vergewe my, het hy vir Helene se portret gefluister, voordat hy die lig afgeskakel en die duisternis sy liggaam en siel laat omhul het. Die horlosie het 02:37 aangedui toe Sophia se desperate gehuil deur die monitor in Luisa se kamer gebars het. Dit was nie die gewone huil van honger of slaap nie, dit was 'n skerp, benoude geluid wat die oppasser dadelik uit die bed laat spring het. In die kamer langsaan het sy Sophia in die wiegie gevind, haar gesiggie rooi en haar beentjies teen haar maag opgetrek. Koliek. 'n Skerp koliek wat die baba laat huil het soos Luisa nog nooit gesien het nie. "Sjoe, kalm my liefie," het Luisa gefluister, terwyl sy haar saggies optel. "Dit sal verbygaan, tannie Luisa is hier." Sy het met die gewone prosedures begin. Sy het haar maag in sirkelbewegings gemasseer, Sophia regop op haar skouer gehou, haar saggies heen en weer geskit terwyl sy gesing het. Niks het gewerk nie. Die gehuil het net toegeneem, al hoe skerper en desperater. Sy het 'n bottel lauwarm water met 'n knippie anys voorberei, soos haar ma haar geleer het, maar Sophia het geweier. Sy het die effitsiere metode met haar beentjies probeer, nog 'n triek wat gewoonlik by die kinders in die kleuterskool gewerk het. Sonder sukses. Die baba het aanhou wanhoop, haar gesiggie rooi van soveel huil, trane wat oor haar wange gestroom het, haar lyfie wat ruk met snikke. Na 4 van frustrerende pogings het Luisa paniekerig geraak. Sophia het nie koors gehad nie, maar die pyn het ondraaglik gelyk. Die gehuil het 'n toon bereik wat die hart gesny het, 'n byna dierlike gekerm wat deur die stil gange van die Herehuis geëgo het. Ouma Cecilia het gereis om 'n siek suster op die platteland te besoek. Maria het in 'n buitegebou agter op die eiendom geslaap, te ver om te hoor. Daar was niemand om te help nie. Behalwe Gustav. Die gedagte om hom te steur was vreesaanjaend. In byna 'n maand se werk daar het Luisa dit nooit gewaag om die baas te pla nie. Sy het sy ruimte godsdienstig gerespekteer, sy afstand as deel van die stilswynde ooreenkoms van daardie werk aanvaar. Maar Sophia het al amper 40 minute onophoudelik gehuil. Die situasie was desperaat. Met 'n vinnige hartklop en die ontroostbare baba in haar arms, het Luisa die trappe afgegaan. Die Herehuis was donker behalwe vir 'n dowwe lig wat onder die kantoordeur uitgekom het. Hy was wakker, soos altyd. Sy het voor die deur gestop, huiwerig. Mengsel van vrees en vasberadenheid het haar oorweldig. Wat as hy haar afdank omdat sy hom gepla het? Wat as hy sleg reageer? Maar Sophia se welstand was bo alles. Sy het diep asem gehaal en geklop. Stilte. Net Sophia se gehuil wat die lug gevul het. Sy het weer geklop met meer krag. Die diep, skraap stem het van binne gekom. Wie is dit? Dis ek, Luisa. Jammer om te pla, meneer Marais, maar dis 'n noodgeval. Sophia hou nie op huil nie, ek is baie bekommerd. Meer stilte. Luisa kon die innerlike stryd wat hy aan die ander kant van die deur gevoer het, voorstel. Toe sy op die punt was om vir die 3de keer te klop, het die deur oopgegaan. Gustav Marais het verskyn, kaalvoet, geklee in 'n formele broek en 'n wit hemp wat gedeeltelik oopgeknoop was, sy hare deurmekaar. Die reuk van whisky was merkbaar. Sy oë, rooi en moeg, het groot geword toe hy sy dogter in Luisa se arms sien huil. Wat het gebeur, het hy met 'n gespanne stem gevra, terwyl hy afstand gehou het. Koliek, glo ek. Ek het alles probeer, massering, regop posisie, lauwarm teen niks werk nie. Ek is bekommerd, ek het haar nog nooit so sien huil nie. Luisa het vinnig gepraat, terwyl sy Sophia geskit het wat ontroostbaar aangehou huil het. Gustav het sy hand deur sy hare gevee, sigbaar ontstel.
Het jy al die medisyne gegee wat die kinderarts voorgeskryf het? Ek het geen spesifieke medisyne vir koliek in die medisynekas gevind nie. Ouma Cecilia het gereis en het my geen instruksies daaroor gegee nie. Hy het die brug van sy neus geknyp en diep asem gehaal. In die badkamer van my kamer, speelkas, tweede rak. Daar is 'n bottel met 'n dripper. 6 druppels in die bottel. Louisa het gehuiwer. Sophia het al hoe meer gehuil, haar lyfie het gewelddadig geskud. Meneer Marais, ek het nodig dat u haar vashou terwyl ek die medisyne gaan haal. Dit sal vinniger wees. Dit was asof sy 'n emmer koue water oor hom gegooi het. Gustav het bleek geword, sy asemhaling het sigbaar versnel, sy hande het begin bewe. Ek kan nie, het hy gesê en 'n tree teruggegee. Ek het nooit. Ek weet nie hoe om. Asseblief, het Louisa gesmeek, haar stem gebreek deur angs. Sy ly. Net 'n minuut terwyl ek die medisyne gaan haal. Ek kan dit nie doen nie, het hy gefluister, sy liggaam styf, teen die muur geleun, asof hy daarin wou smelt. Ek het haar nog nooit vasgehou nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dit was waar. In byna 4 maande van haar lewe was Sophia nog nooit in haar pa se arms nie. Maar die baba se pyn was meer dringend as sy vrees. Louisa het 'n tree vorentoe gegee. Voordat Gustav verder kon terugtrek, het sy Sophia in sy arms geplaas. Die tyd het stil gestaan. Gustav het heeltemal onbeweeglik gestaan, soos 'n standbeeld. Sy arms het die gewig van sy dogter gedra, maar sy hele liggaam was so styf soos klip. Sy hande het gewelddadig gebewe, sweet het op sy voorkop uitgeslaan, sy asemhaling het vlak en vinnig geword. Ek kan dit nie doen nie, het hy gesê met 'n gebroke stem, byna onhoorbaar onder Sophia se gehuil. Asseblief, neem haar terug. Dit was op hierdie oomblik dat Louisa uit pure instink opgetree het. Daardie magtige man, wat 'n ryk beheer het, het so broos soos die baba in sy arms gelyk. Sy het verby die masker van die suksesvolle sakeman, verby die fasade van die afsydige baas gesien. Sy het net 'n man gesien wat deur pyn gebreek is, verlam deur die vrees om weer lief te hê en weer te verloor. Sy het haar hande stewig en veilig oor syne geplaas. Sy het direk in Gustav se donkergroen oë gekyk, wat nou oorloop van paniek, en met 'n intensiteit gefluister wat die lig soos 'n lem gesny het. Sy het ook haar ma verloor. En jy laat haar pa verloor. Die impak van die woorde was sigbaar. Gustav het nog bleker geword, sy oë het groot geword, sy mond het oopgegaan asof hy 'n fisiese slag gekry het. Louisa het voortgegaan, ferm maar sagkens. Sy het haar ma verloor nog voordat sy haar geken het. En nou verloor sy ook haar pa. Al is hy hier, al haal hy asem. Sy is heeltemal alleen. Sophia het aanhou huil, maar iets het in Gustav se uitdrukking verander. Die bleekheid het plek gemaak vir 'n rooi gloed, sy oë was nou nie net op die oppasser gerig nie, maar het na sy dogter in sy arms gehuiwer. Kyk na haar, het Louisa sagkens aangedring. Kyk net. Stadig, asof hy die moeilikste daad in die wêreld verrig, het Gustav sy blik na Sophia laat sak. Hy het haar rooi en geswelde oogies gesien van soveel huil, haar bewende mondjie, haar piepklein handjies wat in vuisies van ongemak en pyn saamgetrek was. Iets binne in hom het gebreek. Soos 'n dam wat uiteindelik soog voor die druk van die water, het 3 maande van ingehoue pyn, oorweldigende skuldgevoelens, verlammende vrees en stille woede alles tegelyk ontplof. Trane het oor Gustav se gesig begin stroom. Dit was nie diskrete, ingehoue trane nie, maar 'n viscerale, diep gehuil wat sy skouers geskud het. Met 'n beweging wat selfs homself verras het, het hy Sophia nader getrek, sy gesig teen haar warm lyfie gedruk en gehuil soos hy nie gehuil het sedert die aand dat hy Helene verloor het nie. Hy het gehuil vir die vrou wat weg is, vir die dogter wat hy verlaat het, vir al die verlore tyd, vir al die gebroke beloftes. Ek is jammer, het hy tussen snikke gefluister. Ek is jammer, my dogter. En toe het iets gebeur wat Louisa nooit sou vergeet nie. Sophia het skielik opgehou huil, asof 'n skakelaar afgeskakel is. Die baba, wat sekondes tevore in pyn gewrimmel het, het nou stip na haar pa gekyk, haar brein oogies groot van nuuskierigheid. Sy het gieu en tot verbasing van beide volwassenes, haar swaar oogies toegemaak. Sy wou net haar pa hê, het Louisa deur haar eie trane gemompel, wat sy nie eers opgemerk het dat dit val nie. Sy wou net jou naby voel. Gustav het na sy slapende dogter in sy arms gekyk met 'n mengsel van verwondering en eerbied. Die hande wat voorheen gebewe het, het haar nou met verrassende fermheid vasgehou.
Sy liggaam, voorheen styf van spanning, het instinktief ontspan om die klein gewig te akkommodeer. Weet jy, het Luisa saggies gesê na 'n paar oomblikke van stilte. Al die ander oppassers het gesê sy is te ernstig vir 'n baba. Dat sy amper nooit geglimlag het nie. By my het sy na 'n paar weke begin glimlag. Sy glimlag. Die vraag het byna in 'n ongelowige fluistering uitgekom. Luisa het geknik. Sy het die kuiltjie in haar ken net soos haar ma se. Dit verskyn wanneer sy daardie lekker baba glimlagte gee. Gustav het vir 'n oomblik sy oë toegemaak, asof die inligting te pynlik was. Toe hy dit weer oopmaak, was daar iets anders in hulle. 'n Vonk van lewe wat Luisa nog nooit voorheen gesien het nie. Die medisyne. Het hy begin. Ek dink ons het dit nie meer nodig nie, het sy met 'n klein glimlag geantwoord. Soms is die beste medisyne juist dit wat ons die meeste vrees om in die oë te kyk. Sophia het nou diep geslaap, knis teen haar pa se bors, haar asemhaling gereeld en rustig. Gustav het haar dopgehou, gehipnotiseer deur elke piepklein detail, die lang, donker wimpers teen haar wangetjies, die effens oop lippe, die ligte beweging van haar bors wat op en af beweeg. Ek kan haar terugneem na die wiegie, het Luisa na 'n paar minute aangebied. Nee. Die antwoord was vinnig en ferm. Ek sal haar neem. Met byna eerbiedige versigtigheid het Gustav deur die donker gang na Sophia se kamer geloop, Luisa aan sy sy. Sy het opgemerk hoe hy na alles gekyk het met nuwe oë, die wiegie wat hy nooit besoek het nie, die opgestopte diere wat op die rak gestaan het, die sterremobiel wat aan die plafon gehang het, die gordyne met klein geborduurde maantjies. Dit was asof hy daardie kamer vir die eerste keer gesien het en 'n hele heelal ontdek het wat net 'n paar meter van waar hy die afgelope maande weggekruip het, bestaan het. Met verrassende delikaatheid vir iemand wat nog nooit 'n baba vasgehou het nie, het Gustav Sophia in die wiegie geplaas. Hy het daar gestaan en haar dopgehou terwyl sy geslaap het, terwyl Luisa stilweg die komberse reggetrek en die naglig aangeskakel het. Sy lyk baie soos sy, het hy uiteindelik gesê, sy stem byna onhoorbaar. Ja, maar sy lyk ook soos u, het Luisa geantwoord, terwyl sy vir die eerste keer die vorm van sy neus en voorkop identies aan die van sy pa opgemerk het. Die oë is dieselfde as haar ma se, maar die neus en voorkop is u se. Gustav het stadig geknik en die inligting opgeneem asof dit iets kosbaars was. Dankie, het hy eenvoudig gesê voordat hy die kamer verlaat het. Luisa het gedink dat hy na sy kantoor sou terugkeer, na die bottel whisky en die duisternis wat hom maande lank vergesel het. Maar tot haar verbasing het sy die deur van sy kamer hoor toemaak. Vir die eerste keer sedert sy daar begin werk het, sou Gustav maar hy snags slaap soos 'n normale mens. Die volgende oggend was Luisa besig om Sophia se bottel voor te berei toe sy voetstappe op die trap hoor. Dit was baie vroeg, net 06:30, en sy het niemand anders as Maria verwag nie, wat gewoonlik om 07:00 aangekom het. Tot haar verbasing het Gustav die kombuis binnegekom. Geskeer, geklee in gemaklike klere, jeans en 'n polohemp, iets wat sy hom nog nooit gesien dra het nie, het hy soos 'n heeltemal ander persoon gelyk. Daar was wel donker kringe onder sy oë, maar sy oë het 'n glans gehad wat sy gesig verander het. Goeiemôre, het hy gesê, sy stem nog steeds hees, maar fermer as gewoonlik. Het Sophia al wakker geword? Luisa het amper die bottel van verrassing laat val. Goeiemôre, meneer Marais? Ja, ek het haar pas omgeruil. Sy is in die wiegmandjie in die sitkamer. Hy het geknik, senuweeagtig sy hand deur sy donker hare gevee. Ek het gedink om miskien die bottel vir haar te gee. As dit nie 'n probleem is nie. Natuurlik nie, het Luisa geglimlag en die bottel aan hom oorhandig. Hou dit net so in 'n hoek van 45 grade, sodat sy nie lig insluk nie. Gustav het die bottel geneem, sy vingers het haar sin effens tydens die oorgang geraak. Byna elektriese stroom het deur Luisa se ruggraat geloop met hierdie minimale kontak. Sy het die gevoel weggestoot en haar plek in daardie huis onthou. Dankie, het hy gesê, en daar was opregte dankbaarheid in sy oë. Nie net vir die bottel nie, maar vir wat in die nag gebeur het. Vir die ontwaking wat sy veroorsaak het. Luisa het hom na die sitkamer gevolg en 'n respekvolle afstand gehou terwyl hy die wiegmandjie nader gekom het waar Sophia met haar eie voete gespeel het, 'n onlangse ontdekking wat haar gefascineer het. Toe sy haar pa sien, het die baba onmiddellik gestop, haar oogies vasgenaal op daardie figuur wat selde in haar gesigsveld verskyn het.
Sy het nie gehuil nie, sy het nie geglimlag nie, sy het net waargeneem met daardie eienaardige intensiteit wat baba soms toon. Gustav het op die bank langs die wiegmandjie gesit, sigbaar senuweeagtig. "Hallo Sophia," het hy gesê, sy stem bewende. "Dis ek jou pa." Luisa het gevoel hoe haar oë vol trane word met die eenvoud van daardie woorde. Daar was soveel ingehoue emosie in daardie 5 woorde, soveel pyn en hoop verweef. Met 'n moed wat hom sekerlik baie gekos het, het Gustav Sophia opgetel. Hierdie keer was daar geen styfheid of paniek nie. Sy bewegings was versigtig, ja, maar natuurlik. Dit was asof iets primitief, instinktief, in hom ontwaak het, die vaderlike instink wat onder laag van rou en skuld geslymer het. Sophia het die bottel sonder huiwering aanvaar en stip na haar pa gekyk terwyl sy die melk gesuig het. Die stilte wat ingetree het, was byna heilig. Luisa het gedink om te vertrek om hulle privaatheid te gee, maar Gustav het haar gekeer. "Bly asseblief. Ek weet nog nie, ek leer nog." Sy het geknik en op 'n nabygeleë leunstoel gaan sit. Sy het pa en dogter dopgehou in daardie eerste bewuste oomblik van wederwysige erkenning. Hul oë was op mekaar gerig, die stil kommunikasie wat tussen hulle gelyk het asof dit gevloei het, die eenvoudige en buitengewone wonder wat voor haar oë plaasgevind het. "Sy het jou oë," het Gustav na 'n paar minute gesê. "Helene se oë. Presies dieselfde." "Ja," het Luisa saggies ingestem. "Hulle is pragtig." Dit was die pynlikste, het hy bely, terwyl hy nog steeds na sy dogter gekyk het. Om haar oë in iemand anders te sien. Dit was asof elke keer as ek na Sophia gekyk het, ek Helene weer moes verloor. Luisa het niks gesê nie, en hom toegelaat om in sy eie tempo voort te gaan. Toe dit gebeur het, was ek in die wagkamer. Die dokter het uitgekom en gesê daar was komplikasies, dat hulle haar nie betyds kon keer nie. Sy stem het gebreek, maar hy het diep asem gehaal en voortgegaan. Ek kon nie afskeid neem nie. Ek kon nie 'n laaste keer sê hoe lief ek haar gehad het nie. Toe ek die kamer binnegekom het, was sy reeds weg. En daar was hierdie baba, hierdie perfekte klein wese na wie ek nie eens kon kyk nie, want al wat ek gesien het, was wat ek verloor het, nie wat ek gekry het nie. Sophia het haar bottel leeg gedrink. Met 'n natuurlikheid wat beide verras het, het Gustav haar op sy skouer geplaas en liggies op haar rug geklop, asof hy dit honderde kere gedoen het. Gisteraand het hy na 'n oomblik voortgegaan, toe jy daardie woorde gesê het, dit was asof iets binne in my gebreek het. Asof ek uiteindelik verstaan het dat ek presies gedoen het wat ek die meeste gevrees het, om iemand lief te hê. Net dat hierdie keer die keuse myne was. Sophia het geboor, wat 'n klein glimlag by haar pa ontlok het. Dankie, het hy weer gesê en direk na Luisa gekyk. Omdat jy my gedwing het om te sien wat ek gedoen het. Omdat jy nie bang was om die waarheid te sê nie, selfs al het dit seer gedoen. Luisa het haar gesig warm voel word onder daardie intense blik. Ek het net gedoen wat ek gedink het reg was vir Sophia. Jy het meer as dit gedoen. Baie meer. Op daardie oomblik het Maria die kamer binnegekom en stomgeslaan gestop toe sy die toneel sien. Gustav Marais, die man wat maande lank skaars met die werknemers gepraat het, het gemaklik op die bank gesit met sy dogter op sy skoot en met die oppasser gepraat asof dit die mees natuurlike ding in die wêreld was. "Goeiemôre, Maria," het hy gegroet met 'n hartlikheid wat die huishoudster nog meer verstom het. "Goeiemôre, meneer Marais," het die ouer vrou gestamel en van Gustav na Luisa gekyk asof sy probeer om te ontsyfer wat gebeur het. "Vandag sal ek van die huis af werk," het hy aangekondig, terwyl hy versigtig met Sophia nog in sy arms opgestaan het. "Jy kan Rian bel en hom inlig dat die vergaderings via videokonferensie sal wees." "Ja, meneer," het Maria outomaties geantwoord, nog steeds verward. Terwyl Gustav die kamer met sy dogter verlaat het, kon Luisa nie help om die transformasie wat plaasgevind het, op te merk nie. Die verskillende houding, regop en selfversekerd. Die lewendiger blik. Die fermer stem. Dit was asof, deur homself uiteindelik toe te laat om sy dogter vas te hou, hy 'n stuk van homself herwin het wat hy gedink het vir altyd verlore was. "Wat het gebeur?" het Maria gefluister sodra hy buite bereik was. "Hy is anders." Luisa het geglimlag en 'n vreemde mengsel van trots en emosie gevoel. Dit het gebeur dat 'n pa uiteindelik sy dogter gevind het. Terwyl sy Sophia se kamer later reggemaak het, het Luisa 'n geluid gehoor wat sy nog nooit in daardie huis gehoor het nie, Gustav se lag. Dit het uit die tuin gekom, kristalhelder en opreg.
Sy het na die venster gegaan en pa en dogter onder dieselfde boom gesien waar sy Sophia elke middag geneem het. Hy het haar hoog opgelig teen die blou lig en sy het van genot gegorrel, haar beentjies wat in die lug geskop het. Op daardie oomblik het Luisa geweet dat iets vir altyd in die Marais herhuis verander het. En alhoewel sy dit nie eens vir haarself sou erken nie, het iets ook binne in haar verander. In die daaropvolgende weke het die Marais herhuis so drasties verander dat dit 'n ander plek gelyk het. Die gordyne, voorheen permanent toe, het nou die son in oorvloed ingelaat. Musiek het die onderdrukkende stilte wat voorheen die kamers oorheers het, vervang. En meer opmerklik as enigiets anders, het die geluid van Sophia se gelag deur die gange geëcho, dikwels vergesel deur Gustav se diep stem. Dit was 'n Saterdagoggend toe ouma Cecilia van haar reis teruggekeer het. Toe sy die huis binnekom, het sy skielik gestop, verward deur die toneel wat sy gevind het, haar skoonseun, kaalvoet en geklee in jeans en 'n hemp, wat op die sitkamermat gesit het en onhandig Sophia se doek probeer omruil het. Jy moet haar beentjie so vashou, het Luisa op haar knieë langs hom opdrag gegee. Ja, nou maak dit goed skoon voordat jy die nuwe doek aantrek. Dit raak aan alles wat dit nie moes nie, het Gustav verkla en gelag terwyl hy sy dogter se bewegings probeer beheer het. Hoe kan iets so klein soveel krag hê? Dis wat ek altyd sê, het Luisa glimlaggend saamgestem. Babas het superkrag wanneer dit kom by die komplisering van 'n doekruiling. Gustav. Ouma Cecilia se stem het die twee volwassenes se koppe laat draai, verras deur die onverwagse teenwoordigheid. Cecilia. Gustav het haastig opgestaan en sy hande aan sy jeans afgevee. Ons het jou nie so vroeg verwag nie. Die ouer vrou het stilgestaan, haar oë vol trane vasgenaal op haar kleindogter wat nou vrylik sonder doek gespeel het, vrolik in die lug geskop het. Wanneer het dit gebeur? Luisa het vinnig Sophia se doek klaar aangetrek en haar opgetel en het skielik misplaas gevoel in die familiereunie. Dit is 'n lang storie, het Gustav gesê, terwyl hy sy skoonma genader het en tot haar verbasing haar hartlik omhels het. Kom ons drink koffie en gesels. Ouma Cecilia het oor sy skouer na Luisa gekyk en stil vraag in haar oë. Die jong vrou het net diskreet geglimlag terwyl sy Sophia geskit het wat nou haar krullerige hare probeer gryp het. Ek gaan Sophia in die tuin laat sonbaai, het sy aangekondig en na die glasdeur geloop wat na die buitearea gelei het. Moenie lank wees nie, het Gustav geroep, wat beide Luisa en ouma Cecilia verras het. Ek wil vir haar daardie nuwe liedjie wys wat ons gister ontdek het. Terwyl sy met die baba weggestap het, kon Luisa die blik van die skoonma voel wat haar gevolg het, vol vrae en miskien 'n bietjie wantroue. Dit was verstaanbaar. Die vrou het die huis verlaat en haar skoonseun feitelik katatonies gelaat, wat sy eie dogter vermy het asof sy 'n pynlike verskyning was, en het teruggekom om hom op die vloer te vind speel, doeke omruil en oor nuwe liedjies praat. In die tuin het Luisa die aktiwiteitsmat onder Sophia se gunsteling boom uitgesprei en haar op haar maag geplaas, en haar gestimuleer om haar kop op te lig, 'n belangrike oefening vir haar motoriese ontwikkeling. Terwyl die baba gesukkel het en vrolik gegorrel het, het Luisa haarself toegelaat om te reflekteer oor die buitengewone veranderinge van die afgelope weke. Na daardie deurslaggewende aand het Gustav homself in vaderskap verdiep soos iemand wat 'n verborgde talent ontdek. Aanvanklik was hy onhandig en onseker en het 1000 vrae gevra en was bang om sy dogter met elke beweging seer te maak. Maar hy het vinnig selfvertroue gekry. Hy het vroeër van die werk af begin kom hy die oggende met Sophia deurgebring voordat hy kantoor toe gegaan het. Hy het vergaderings vervang met video-oproepe om meer teenwoordig te wees. Die man wat skaars gepraat het, het nou die hele tyd gepraat met sy dogter, met Luisa, selfs met Maria, wat nog steeds verras was toe hy in die kombuis verskyn het om sy eie bottel voor te berei, amper altyd onhandig, tot vermaak van die huishoudster. En daar was iets anders, iets wat Luisa probeer ignoreer het, maar wat elke dag gegroei het, die manier waarop Gustav na haar gekyk het. Nie meer as 'n werknemer nie, maar as iemand vir wie hy 'n dankbaarheid gevoel het wat verder gegaan het as woorde. Daar was respek in daardie blikke, bewondering en miskien iets meer wat sy haarself nie toegelaat het om te benoem nie. Dit was gevaarlik. Sy het dit geweet. Hy was haar baas, 'n ryk en magtige man wat nog steeds gerou het oor die vrou wat hy diep liefgehad het. Sy was net die oppasser, 'n werklose onderwyseres van nederige afkoms wat desperaat die salaris nodig gehad het om haar siek ma te help. Daar was geen plek vir gevoelens daar nie. Daar moes nie wees nie.
Maar toe hy langs haar gesit het om te leer hoe om Sophia te bad, hul arms wat af en toe aan mekaar geraak het, toe hulle laat in die sitkamer gebly het en gesels het nadat die baba geslaap het, toe hy haar van Helene vertel het met mengsel van verlange en groeiende vrede, asof om oor haar met Luisa te praat 'n manier was om haar nagedagtenis te eer op daardie oomblikke, was dit moeilik om al die redes te onthou waarom dit onmoontlik was. Mag ek by julle aansluit? Gustav se stem het haar gedagtes onderbreek. Hy het nader gekom met 'n skinkbord wat 'n kruiksap, glase en beskuitjies bevat het. Natuurlik, het sy geantwoord en haarself op die mat reggetrek. Sophia kan amper self omdraai. Ek het haar gister gewys hoe om dit te doen. Gustav het langs hulle gaan sit en die skinkbord op die gras geplaas. Cecilia rus. Die reis was vermoeiend. Hy het 'n pouse geneem en na sy dogter gekyk wat nou 'n kleurvolle speelding probeer bereik het. Sy was verras deur die veranderinge. Ek kan my voorstel, het Luisa opgemerk en die glas sap aanvaar wat hy aangebied het. Dit moes 'n skok gewees het. Sy het gehuil toe ek haar vertel het wat daardie aand gebeur het Gustav erken, sy stem het versag terwyl hy dit onthou het. Sy het gesê sy het maande lank daarvoor gewag, dat sy elke aand gebid het, dat ek na Sophia sou kon kyk sonder om net die pyn van verlies te sien. Luisa het instemmend geknik, ontroer. Ouma Cecilia is baie lief vir julle twee. Ja, sy is ongelooflik. Sy het aan my sy gestaan in die ergste tye, selfs terwyl sy haar eie verlies gely het. Gustav het vooroor gebuig om Sophia se kin met sy vinger aan te raak, wat 'n kuiltjie in haar gesig veroorsaak het. Sy het gesê Helene sou trots gewees het. Iets in die manier waarop hy dit gesê het Luisa hom aandagtiger laat aankyk. Daar was 'n sereniteit op sy gesig wat nie voorheen teenwoordig was nie, asof hy uiteindelik 'n soort vrede gevind het met die idee dat om Helene se nagedagtenis te eer, beteken om Sophia volkome lief te hê, nie om in ewige hartseer te sink nie. Sy sou regtig, het sy sagkens saamgestem. Cecilia het oor jou gevra, het hy oënskynlik gemaklik, maar met 'n oplettende blik na haar reaksie opgemerk. Luisa het haar hart vinniger voel klop. Oor my. Sy wou weet hoe jy reg gekry het wat nie sy, nie die dokters, nie die terapeute in maande kon regkry nie. Hy het geglimlag. Hoe jy my teruggebring het na die lewe. Ek het net die waarheid gesê, het Luisa gemompel, skielik bewus van die nabyheid tussen hulle. Soms is dit al wat ons hoef te hoor. Dit was meer as dit. Gustav het haar nou intens aangekyk. Jy was nie bang nie. Almal om my vriende, familie, werknemers het op eiers geloop, asof ek enige oomblik sou breek. Jy was die enigste een wat my behandel het as iemand wat sterk kon wees, wat sterk moes wees. Sophia het daardie oomblik gekies om vir die eerste keer self van haar maag na haar rug om te draai. Haar gesiggie het verlig met 'n glimlag van pure tevredenheid oor die prestasie. Kyk net, het Gustav uitgeroep, die vaderlike trots wat uit elke porie gestraal het. Sy het dit reg gekry. My dogter is 'n genie. Luisa het gelag oor die oordrewe reaksie, tipies van nuwe ouers. Alle babas kry dit uiteindelik reg, maar sy is 'n bietjie voor haar ouderdom. Natuurlik is sy, het hy met voorgee oortuiging beweer. Sy die Maruistens. Ons is almal vroegryp. Die ongedwonge manier waarop hy nou gepraat het, die grappe wat hy gemaak het, die maklike glimlag wat sy gesig verlig het, dit alles was so anders as die somber en stil man wat Luisa op die eerste dag geken het. Dit was asof die harde dop van pyn gebreek het, wat die man onthul het wat Helene liefgehad het, die man wat hy werklik was voor die tragedie. Weet jy, het hy na 'n oomblik gesê, terwyl hy Sophia dopgehou het wat nou haar nuwe vermoë beoefen het en herhaaldelik omgedraai het, ek het jou nooit behoorlik bedank nie. U het my al verskeie kere bedank, het Luisa verseker en haar blik na die baba gedraai. Nie genoeg nie. Dit sal nooit genoeg wees nie. Gustav het gehuiwer, asof hy die woorde versigtig gekies het. Ek was besig om te verdrink, Luisa. Elke dag 'n bietjie dieper te sink. As dit nie vir jou was nie. Asseblief, het sy hom onderbreek, ongemaklik met die intensiteit van sy dankbaarheid. Ek het net my werk gedoen. Nee, jy het veel meer gedoen. Hy het haar aangekyk op 'n manier wat haar hart vinniger laat klop het. Jy het 2 lewens daardie aand gered. Sophia se en myne. Die stilte wat gevolg het, was gelaai met iets ondefinieerbaars, 'n byna elektriese spanning wat Luisa skielik laat opstaan het. Dit word warm. Beter om Sophia binne te neem,
het sy gesê en die baba opgetel wat geprotesteer het met 'n klein ontevrede grom. Gustav het haar vir 'n oomblik dopgehou, asof hy deur haar deursigtige verskoning kon sien, maar het nie aangedring nie. Ek sal die skinkbord neem, het hy net gesê en ook opgestaan. Gedurende die res van die dag het Luisa 'n versigtige afstand van Gustav gehou en op Sophia en die daaglikse take gekonsentreer. Dit was veiliger so, meer professioneel. Sy het doelbewus geïgnoreer hoe haar hart vinniger geklop het wanneer hy dieselfde kamer binnegekom het, of hoe haar oë hardnekkig na hom gesoek het, selfs wanneer sy probeer het om op iets anders te konsentreer. Laat die middag het ouma Cecilia in Sophia se kamer verskyn waar Luisa pasgewaste klere opgevou het. Kan ek inkry, het die ouer vrou sagkens gevra. Natuurlik, het Luisa geantwoord en haar senuweeagtigheid probeer wegsteek. Sedert daardie vraende blik in die oggend, het sy vir hierdie oomblik gewag. Ouma Cecilia het op die borsvoedingsstoel gesit en vir 'n oomblik stil gebly, asof sy haar gedagtes georganiseer het. Gustav het my alles vertel, het sy uiteindelik begin. Oor daardie aand, oor wat jy vir hom gesê het. Luisa het stil gebly, onseker oor waar daardie gesprek sou eindig. Jy het gedoen wat niemand die moed gehad het om te doen nie, het die ouer vrou voortgegaan, wat Luisa verras het met 'n sagte glimlag. Jy het die waarheid gesê wat hy moes hoor. Ek moes dit gedoen het, maar haar stem het gebreek. Ek dink ek het ook in my eie pyn verdrink. Ouma Cecilia, het Luisa begin, ontroer deur die ouer vrou se openhartigheid. U het met soveel liefde vir Sophia gesorg. Moenie jouself blameer nie. Ja, maar ek kon Gustav nie bereik nie. Jy kon. Sy het opgestaan en Luisa genader en haar hande in hare geneem. Dankie. Regtig. Om my skoonseun so te sien, sy lewensvreugde te herwin, die pa te wees wat my Helene altyd geweet het hy sou wees, dit is soos om 'n stukkie van haar terug te kry. Luisa het haar oë vol trane gevoel word, ontroer deur die intensiteit van die ouer vrou se woorde. U praat baie soos hy. Ouma Cecilia het geglimlag. Helene het dit ook gesê. Dat ons albei dieselfde dramatiese manier gehad het om gevoelens uit te druk. Sy het Luisa se hande liggies vasgedruk. Maar daar is iets meer wat ek moet sê. Die skielik ernstige toon het Luisa laat vrees wat sou volg. Sou dit 'n waarskuwing wees om afstand te hou? 'n Herinnering aan haar posisie as werknemer. Ek het opgemerk hoe Gustav na jou kyk, het ouma Cecilia gesê, wat haar vrese bevestig het. En hoe jy na hom kyk. Mevrou, ek sou nooit. Het Luisa verleë begin. Ek beskuldig niemand van enigiets nie, het die ouer vrou sagkens onderbreek. Ek stel net 'n feit vas. Daar groei iets tussen julle, selfs al het nie een van julle dit heeltemal besef of wil erken nie. Luisa het haar kop laat sak, onvermoënd om te ontken wat sy in haar hart geweet het waar was. Ek is bang, het ouma Cecilia bely wat haar verras het. Ek is bang dat hy dankbaarheid met ander gevoelens verwar. Dat jy 'n jong en vriendelike vrou in die proses seer kan kry. Ek sou nooit toelaat dat iets gebeur nie, het Luisa met fermheid verseker. Ek is net Sophia se oppasser. Ek ken my plek baie goed. En wat is daardie plek presies, het ouma Cecilia met 'n skerpheid gevra wat Luisa onkant betrap het. Die plek van die vrou wat my skoonseun teruggebring het na die lewe. Wat my kleindogter laat glimlag het. Wat 'n huis van rou weer in 'n huis gemaak het. Ek weet nie wat om te sê nie, het Luisa erken, verward oor die rigting van die gesprek. Die ouer vrou het gesug. Ek wil net hê jy moet versigtig wees. Vir jou eie beswil. Gustav is nog kwesbaar, hy genees nog. En jy? Sy het Luisa met skerpsinnige oë ondersoek. Jy lyk die tipe persoon wat ander se gevoelens bo jou eie stel. Voordat Luisa kon antwoord, het Sophia in die wiegie begin huil en wakker geword van haar middagslaapie. Beide vroue het na haar gedraai om haar te versorg, maar ouma Cecilia was vinniger. Laat my, het die ouma gevra en haar kleindogter liefdevol opgetel. Ek het hierdie dogtertjie so gemis. Luisa het die toneel met emosie dopgehou en gesien hoe Sophia onmiddellik kalmeer in haar ouma se arms. Ten spyte van die afwesigheid van bloedbande, was daar opregte liefde tussen hulle, liefde wat die gedeelde pyn van verlies oortref het. Ek sal julle alleen laat, het sy gesê en na die deur gegaan. Luisa, het ouma Cecilia geroep toe sy reeds vertrek het. Moenie dit verkeerd verstaan nie. Ek probeer jou nie wegdryf nie. Ek wil net hê almal moet beskerm word. Insluitend jy.
Met 'n dankbare knik het Luisa die kamer verlaat, haar kop het gedraai met die implikasies van daardie gesprek. Ouma Cecilia het opgemerk wat sy so desperaat vir haarself probeer ontken het, sy het gevoelens vir die baas ontwikkel. Gevoelens wat sy nie die reg gehad het om te hê nie, wat haar werk kon kos, wat almal wat betrokke was, kon seermaak. Sy het besluit sy het vars lug nodig. Sy het vinnig die trappe afgegaan en na die tuin gegaan en diep ingeasem die geur van die blomme wat die lentemiddag geparfumeer het. Sy het doelloos deur die versorgde blombeddings geloop en probeer om haar gedagtes te orden. Sy was so verdiep dat sy Gustav se nadering nie opgemerk het voordat hy gepraat het nie, wat haar laat skrik het. Jammer, het hy gesê toe hy haar skrik sien. Ek wou jou nie skrik maak nie. Dis oukei, het sy geantwoord en haarself probeer kalm hou. Ek het net 'n bietjie vars lig kom skep. Is Cecilia by Sophia? Ja, sy het pas wakker geword van haar middagslaapie. Gustav het geknik, effens senuweeagtig gelyk. Ek het jou gesoek. Ek wou jou vir iets uitnooi. Luisa het haar maag voel draai. My uitnooi? Ja. Daar is 'n liefdadigheidsgeleentheid volgende week, in die van die Stichting Bou Toekoms, waarvan ek president is. Ek het gedink dat jy miskien sou wou gaan. Met Sophia en my. Sy het hom verras aangekyk. 'n Sosiale geleentheid. Ja. Dit sou die eerste keer wees dat ek Sophia na 'n openbare geleentheid neem. Hy het opreg angstig gelyk oor die vooruitsig. Ek het gedink dit sou makliker wees as jy daar was. Sy voel veilig by jou. Sou dit nie meer gepas wees dat ouma Cecilia u vergesel nie, het Luisa versigtig voorgestel. Cecilia het reeds gesê sy wil nie gaan nie, het hy verduidelik. Hierdie geleenthede maak haar moeg en sy verkies om die vraag oor Helene te vermy wat onvermydelik sal opduik. Ek verstaan, het Luisa gemompel, nog steeds huiwerig. Maar ek weet nie of dit gepas sou wees vir my om te gaan nie. Ek is net die oppasser. Asseblief, het Gustav aangedring, iets in sy oë wat verder gegaan het as 'n eenvoudige professionele versoek. Dit sou vir my belangrik wees. Ook vir Sophia. Luisa het gehuiwer. Om 'n Kaapstadse hoë samelewing geleentheid saam met haar baas by te woon, met die baba. Dit het haar pligte as oppasser ver oorskry. Dit was om 'n gevaarlike gebied te betree, veral na die gesprek met ouma Cecilia. Maar Gustav se hoopvolle blik was moeilik om te weier. En in haar hart wou sy gaan. Sy wou aan sy wees in hierdie belangrike oomblik, Gustav Marais se amptelike terugkeer na die samelewing, nou as 'n pa. Goed, het sy uiteindelik ingestem. As u dink ek kan help met Sophia, sal ek gaan. Sy glimlag was soos die sonsopkoms, lig, warm, transformerend. Dankie, het hy eenvoudig gesê, maar die glans in sy oë het veel meer gesê. Toe hy weggestap het, het Luisa in die tuin gebly en na die lig gekyk wat die oranje skakerings van die aand begin aanneem het. 'n Komplekse mengsel van emosies het in haar bors gewoed, die opgewondenheid oor die vooruitsig van die geleentheid, die vrees vir wat dit kon beteken, die bekommernis oor die al hoe dunner grense van haar verhouding met Gustav. En, wat alles deurdring, 'n klein stemmetjie agter in haar gedagtes wat 'n ongerieflike waarheid gefluister het, sy was besig om verlief te raak op die man wat sy nooit kon hê nie. Daardie aand, terwyl sy Sophia aan die slaap gesit het, het Luisa die baba se kamer met nuwe oë bekyk. Die foto's van Helene aan die mure, haar stralende glimlag vir ewig in silwer rame. Haar parfuum wat nog subtiel in sommige klere in die aangrensende kas gebly het. Die klein aandenkings wat in die kamer versprei was, moederskapboeke met aantekeninge in haar delikate handskrif, die opgestopte beertjie wat sy gekoop het, toe sy van haar swangerskap uitgevind het, die kombersie wat sy tydens die swangerskap gebrei het. Helene was oral in daardie huis. Haar teenwoordigheid, alhoewel fisies afwesig, was 'n konstante herinnering aan wie sy was, van die liefde wat sy agtergelaat het, van die ruimte wat niemand ooit sou kon vul nie. En dit was toe dat Luisa 'n besluit geneem het. Sy sou wel na die geleentheid gaan, maar slegs as Sophia se oppasser. Sy sou die professionele afstand handhaaf, die grense versterk, haarself en Gustav herinner aan hul rolle in daardie huis. Hoe seer dit ook al was, hoe graag haar hart ook al iets anders begeer het, sy sou nie toelaat dat onvanpaste gevoelens die brose geluk wat in die Marais herhuis begin blom het, bemoeilik nie. Wat sy nie geweet het nie, is dat die geleentheid baie meer transformerend sou wees as wat sy kon voorspel, en dat dit haar vasberadenheid sou toets op maniere wat sy nie kon voorsien nie.
Die rok het oor Lysa se bed gelê soos 'n vreemde entiteit, petrolblou satijn wat in elegante lyne gevloei het, eenvoudig maar onteensiglik lyks. Langsaan het 'n skoenboks met swart stilettos met 'n matige hak en 'n diskrete koppelsak van dieselfde kleur die ensemble voltooi. Ek kan dit nie aanvaar nie, het Lysa gesê en na ouma Cecilia gekyk wat kalm by die kamerdeur gestaan het. Dis net 'n rok vir een aand, het die ouer vrou met pragmatisme geantwoord. Dis nie 'n geskenk nie, dis 'n noodsaaklikheid. Jy kan nie na so 'n geleentheid gaan met welde. Haar blik het diskreet oor Lysa se oop klerekas gegaan, waar 'n beskeie versameling eenvoudige klere gehang het. Die liefdadigheidsdiner van die Stichting Bou Toekoms sou oor 2 dae wees. Sedert Gustaf se uitnodiging het Lysa slapelose nagte gehad, bekommerd nie net oor die betekenis van daardie gebaar nie, maar ook oor praktiese kwessies soos wat om aan te trek vir 'n geleentheid wat sekerlik die Kaapstadse elite in ontwerpersklere sou byeenbring. Nietemin, dit is te duur, het Lysa aangedring en liggies aan die stof geraak wat soos water tussen haar vingers gevoel het. En ek voel nie gemaklik nie. Lysa, het ouma Cecilia met verrassende fermheid onderbreek, jy sal hierdie huis by hierdie geleentheid verteenwoordig. Jy sal langs my skoonseun en my kleindogter wees. Dit is belangrik dat jy jouself toepaslik aanbied. Haar toon het versag. Dit is nie 'n kwessie van ydelheid nie, dit is 'n kwessie van respek vir die omgewing. Teenoor die onweerlegbare logika het Lysa teesinnig geknik. Dankie dan. Ek sal goed daarna kyk en dit teruggee sodra. Jy hoef dit nie terug te gee nie, het ouma Cecilia gesê en die idee met 'n gebaar afgemaak. Beskou dit as 'n belegging van die familie. Boonop, het sy met 'n enigmatiese glimlag bygevoeg, is ek seker daar sal ander geleenthede wees om dit te dra. Voordat Lysa die betekenis van daardie opmerking kon bevraagteken, het die ouer vrou vertrek en haar alleen gelaat met die rok en haar vrese. Ure later, terwyl sy Sophia aan die slaap gesit het, is Lysa verras deur Gustaf by die kamerdeur. Die afgelope dae het hy onrustiger as gewoonlik gelyk, afwisselend tussen oomblikke van opgewondenheid en periodes van stil, bedagsame stilte. Het sy al geslaap, het hy in 'n lae stem gevra. Byna, het Lysa geantwoord, terwyl sy die wiegie saggies geskit het, waar Sophia teen die slaap geveg het, haar swaar oogies wat stadig geknip het. Gustaf het nader gekom en sy dogter dopgehou met daardie uitdrukking van verwondering wat nooit afgeneem het nie, maak nie saak hoeveel keer hy die kleintjie gekontempleer het nie. Cecilia het my van die rok vertel. Ag, Lysa het haar gesig warm voel word. Ek het gesê dit was nie nodig nie. Eintlik het hy gehuiwer en ongemaklik gelyk, wil ek om verskoning vra. Ek het nie gedink aan die praktiese implikasies van die uitnodiging nie. Ek moes dit vroeër gereël het. Dis oukei. Dit was nie u plig nie. Dit is wel. Hul blikke het mekaar ontmoet in die skemer van die kamer, slegs verlig deur die sagte lig van die bedlampie. Ek het jou genooi. Ek moes aan alles gedink het. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree terwyl hulle Sophia dopgehou het wat uiteindelik aan die slaap geraak het. Haar asemhaling het diep en ritmies geword. Ek is senuweeagtig, het Gustaf skielik gebieg, sy stem skaars meer as 'n fluistering. Dit sal my eerste openbare verskyning wees sedert Helene weg is. Lysa het na hom gedraai en die omvang van daardie oomblik vir hom verstaan. Dis natuurlik om so te voel. Mense sal kyk, hulle sal kommentaar lewer, hulle sal oordeel, het hy voortgegaan, terwyl hy sy hand deur sy hare gevee het, 'n gebaar wat Lysa reeds as 'n teken van angs geïdentifiseer het. Hulle sal wil weet hoe ek vaar, of ek al oorkom het. Asof dit moontlik is om te oorkom. Sy stem het by die laaste frase gebreek. U is niemand 'n verduideliking skuldig nie, het Lysa saggies gesê en die drang weerstaan om sy arm aan te raak vertroos. Net uself. En Sophia. Gustaf het stadig geknik, sy oë vasgenaal op sy slapende dogter. Dis vir haar wat ek te doen. Ek wil hê sy moet sien, wanneer sy ouer is, dat haar pa homself nie vir die wêreld weggesteek het nie. Dat hy die pyn in die oë gekyk het en voortgegaan het. Hy het diep asemhaal. Maar dit is steeds moeilik. U sal nie alleen wees nie, het Lysa om herinner. Sophia sal daar wees. Ek sal daar wees. Iets in die manier waarop sy dit gesê het, met soveel eenvoud en oortuiging, het Gustaf na haar laat kyk op 'n manier wat haar hart vinniger laat klop het. Ja, jy sal, het hy ingestem, sy stem het 'n gewig van betekenis gedra wat verder gegaan het as woorde. En dit maak 'n groot verskil.
Op die aand van die geleentheid was die Marais herreis in rep en roer. Maria het heen en weer gehardloop en gehelp met die voorbereidings. Ouma Cecilia het die finale besonderhede van Sophia se uitrusting gemonitor. En Gustav het afgewissel tussen laaste minuut telefoonoproepe en besoeke aan sy dogter se kamer om haar vordering na te gaan. Luisa was in die kamer en het haarself in die spieël bekyk met 'n mengsel van bewondering en vreemdheid. Die rok het perfek gepas, asof dit op maat gemaak is, iets wat sy vermoed het waar was, gegeewe die spoed waarmee ouma Cecilia dit gereël het. Haar krullerige hare, gewoonlik in 'n praktiese bolla vasgemaak, het in goed gedefinieerde golwe oor haar skouers geval, die resultaat van 'n oggendbesoek aan die haarsalon op aandrang van Gustav se skoonma. Ek dink ek het myself nog nooit so gesien nie, het sy vir haarself gemompel en liggies gedraai om te sien hoe die stof elegant haar bewegings gevolg het. 'n Klop aan die deur het haar bepeinsing onderbreek. Dit was ouma Cecilia, elegant in 'n syrooi, wat die resultaat kom nagaan het. Perfek, het die ouer vrou tevrede verklaar toe sy haar sien. Ek het geweet daardie toon sou wonderlik by jou vel pas. Dankie, het Luisa geantwoord, nog steeds ongemaklik met die vlak van aandag wat sy gekry het. U het goeie smaak. Jare se oefening, het ouma Cecilia met 'n melancholiese glimlag geantwoord. Helene het altyd gesê ek moes 'n stylus gewees het, nie 'n universiteitsprofessor nie. Sy het nader gekom en 'n haarlok van Luisa se hare saggies reggetrek. Ek het iets gebring om die voorkoms te voltooi. Uit die handsak wat sy gedra het, het sy 'n donkerblou fluweelboksie gehaal. Toe sy dit oopmaak, het dit 'n eenvoudige maar elegante stel perleoringe en 'n halssnoer onthul. Ouma Cecilia, dit is te veel, het Luisa geprotesteer en 'n tree teruggegee. Dis net gekweekte parels, niks buitensporigs nie, het die ouer vrou verseker. En dis net 'n lening. Hulle? Sy het vir 'n oomblik gehuiwer, iets het deur haar oë geflits. Hulle was myne, nie Helene se nie, as dit is waaroor jy jou bekommer. Luisa het nie daaraan gedink nie, maar die verduideliking het verligting gebring. Die idee om juwele te dra wat aan Helene behoort het, sou 'n stap te ver wees, 'n onvergeeflike indringing. Nietemin, dit is baie vriendelik, het sy gesê en ouma Cecilia toegelaat om die oorbelle aan haar te sit. Jy weet, het die ouer vrou begin terwyl sy die slot van die halssnoer toegemaak het. Aanvanklik, toe ek besef het hoe Gustav na jou gekyk het, was ek bang. Dit het te vroeg, te onvanpas gelyk. Luisa het verstom gestaan, verleë om dit so openlik te hoor sê. Maar toe het ek begin waarneem, het ouma Cecilia voortgegaan, nou reg voor haar, terwyl sy die halssnoer reggetrek het. Ek het gesien hoe jy met Sophia omgaan, met soveel liefde en toewyding. Ek het gesien hoe jy Helene se nagedagtenis respekteer, hoe jy nooit probeer om 'n ruimte in te neem wat nie joune is nie. Ek sou nooit, het Luisa begin, maar die ouer vrou het haar hand opgesteek en haar sagkens onderbreek. Laat my klaar praat. Ek het ook gesien hoe jy Gustav teruggebring het na die lewe sonder om iets in ruil te eis, sonder om erkenning te verwag. Dit is wat my oortuig het. Sy het Luisa se hande in hare vasgehou, haar oë uitgeskitter met ingehoue emosie. My dogter sal nie terugkom nie. Niks kan dit verander nie. Maar Sophia verdien 'n volledige familie. En Gustav verdien 'n tweede kans om gelukkig te wees. Luisa het haar oë vol trane gevoel word, heeltemal sprakeloos oor daardie onverwagse verklaring. Ek vra net dat jy geduldig is, het ouma Cecilia afgesluit. Hy genees nog. Sy hart is nog besig om sy gebroke dele reg te maak. Mevrou, Luisa het uiteindelik haar stem gevind, ek dink jy interpreteer die situasie verkeerd. Daar is niks tussen my en meneer Marais behalwe professionele respek en miskien 'n ontleikende vriendskap nie. Ouma Cecilia het geglimlag met daardie wysheid wat net met die jare kom, as dit is wat jy sê, my liefie. Sy het na die deur weggestap. Sophia is gereed. Gustav is besig om klaar te maak. Die bestuurder sal oor 20 minute arriveer. Toe die deur toemaak, het Luisa na die spieël gedraai en die elegante en gesofistikeerde vrou bekyk wat sy skaars herken het. Die perleoringe het haar gesig omraam, die halssnoer het delikaat teen haar bruin vel uitgestaan. Vir 'n vlugtige oomblik het sy haarself die fantasie toegelaat, wat as sy nie net die oppasser was nie? Wat as dit iets meer was? Sy het haar kop geskit en daardie gevaarlike gedagtes weggestoot. Vanaand was haar rol duidelik, om vir Sophia te sorg, Gustav te ondersteun in sy terugkeer na die sosiale lewe en professioneel en diskreet te bly. Niks meer nie.
Toe sy 20 minute later die trap afgekom het, het sy Gustav in die ingangsportaal gevind, pragtig elegant in 'n onberispelike aanpak, met Sophia in sy arms. Die baba was lieflik in 'n wit rokkie met kantbesonderhede, 'n piepklein blommetjie haarspeld wat haar min hare vasgehou het. Toe hy haar sien, het Gustav halfpad, deur 'n sin wat hy vir sy dogter gesê het, gestop. Sy oë het Luisa van kop tot tone bekyk, met so 'n opregte en intense bewondering dat sy die rooi gloed van haar nek na haar wange voel opkom het. Jy is hy. Het hy begin, asof hy die regte woord gesoek het, verblindend. Dankie, het sy geantwoord en die laaste tree afgegaan. Die eer kom die skoonma toe. Sy het alles gekies. Cecilia het goeie smaak, maar die eer kom nie die rok toe nie. Sy blik was byna tasbaar, soos 'n streeling op 'n afstand. Die oomblik is onderbreek deur Maria, wat aangekondig het dat die bestuurder aangekom het. Vinnig het Luisa haar handsak met die noodsaaklike items vir Sophia georganiseer, ekstra doeke, 'n verandering van klere en bottel. Gustav het sy dogter in die baba-sitplek op die agtersitplek van die swart Mercedes geplaas, en Luisa het langs haar gesit, terwyl hy die passasierssitplek voorin ingeneem het. Gedurende die reis na die luukse hotel waar die geleentheid sou plaasvind, het Gustav gereeld in die triespieël gekyk, asof hy seker wou maak dat Luisa en Sophia werklik daar was, dat dit nie net 'n droom was hierdie nuwe werklikheid waar hy nie meer alleen was nie. Die keiserlike saal van Tetable by Hotel Kaapstad het geskitter toe hulle aankom. Kristalkandelare het die vertrek verlig wat versier was met wit en goue blomme, tafels elegant gedek met fyn eetgerei, kristalglase en gesofistikeerde blommerangskikkings. 'n Kamerorkes het saggies in 'n hoek gespeel, terwyl kelners met skinkborde champagne en kanapees rondbeweeg het. By die ingang van die saal het 'n fluistering deur die skare gegaan toe Gustav Marais aangekondig is. Tientalle koppe het gelyktydig gedraai, nuuskierige blikke het vasgenaal op die man wat baie maande lank nie gesien het nie, nou vergesel van 'n baba in sy arms en 'n pragtige jong vrou aan sy sy. Luisa het die gewig van daardie blikke as iets fisies gevoel. Sy het haar voorgestel wat hulle sou dink, wat hulle sou fluister agter champagneglase en beleefde glimlagte. Instinktief het sy haarself 'n halfstap agter Gustav geplaas en probeer om haar teenwoordigheid te verminder. Maar Gustav het ander planne gehad. Met natuurlikheid het hy sy hand op haar middel geplaas en haar vorentoe gelei, langs hom, terwyl hy die eerste gaste wat nader gekom het, gegroet het. Gustav, wat wonderlik om jou te sien, het 'n elegante ouer dame met grys hare uitgeroep. En dit moet die klein Sophia wees. Sy is pragtig. Dankie, Eleonora, het Gustav met 'n beleefde glimlag geantwoord. Laat my Luisa Smit voorstel. Luisa, dit is Eleonora van der Merwe, voorsitter van die raad van die stigting. Baie aangenaam, het Luisa gesê en haar hand uitgesteek wat stewig deur die dame vasgehou is. Eleonora se skerpsinnige oë het Luisa vinnig beoordeel, 'n stil vraag in haar uitdrukking. Gustav, wat dit opgemerk het bygevoeg, Luisa is 'n baie spesiale persoon vir Sophia. En vir my. Die dubbelsinnigheid van die voorstelling het nie ongemerk verbygegaan nie. Dit was nie 'n duidelike definisie nie, nie oppasser, nie vriendin, nie iets spesifiek nie. Net 'n baie spesiale persoon. Luisa het haar hart vinniger voel klop met die implikasies van daardie eenvoudige woorde. In die volgende minute het die toneel verskeie kere herhaal. Sakemanne, politici, sosialite, almal het nader gekom, nuuskierig om Gustav Marais terug in die sosiale kring te sien, almal bekoor deur Sophia, almal geïntrigeer deur Luisa se teenwoordigheid. En by elke voorstelling het Gustav dieselfde frase gebruik, 'n baie spesiale persoon vir Sophia en vir my. Die reaksie het gewissel, sommige het met begrip geglimlag, ander het hul wenkbroue in diskrete verrassing opgelig, ander het weer versigtig neutrale uitdrukkings behou terwyl hul oë elke detail vir toekomstige kommentaar opgeteken het. Sophia het haarself bewonderenswaardig gedra, gefassineer deur die ligte, klere en geleide om haar. Sy het met natuurlikheid van haar pa se arms na Luisa se gegaan, vir vreemdelinge geglimlag en af en toe gebabbel tot die genot van haar bewonderaars. Sy is Helene se beeld, het 'n middeljarige vrou wat haarself as 'n ou universiteitskollega van Gustav voorgestel het, opgemerk. Dieselfde oë, dieselfde ken. Ja, sy het baie van haar ma geërf, het Gustav ingestem, 'n skaduwee van hartseer het vinnig oor sy gesig getrek, gou vervang deur 'n glimlag toe Sophia sy das vasgryp. Maar hulle sê die neus en voorkop is myne. Dit was Luisa wat dit die eerste keer gesê het hy bygevoeg en met soveel toegeneentheid na haar gekyk dat Luisa die lig uit haar longe voel ontsnap het.
Toe dit tyd geword het om vir die diner te gaan sit, het Gustaf 'n tafel naby die verhoog bespreek, waar hulle saam met ander direkteure van Marais Konstruksie en hul vrouens gesit het. Sophia het verbasend genoeg na die sop aan die slaap geraak, gemaklik in die opvoubare stootwaandjie wat hulle gebring het. Tydens die diner het Luisa Gustaf in sy element waargeneem. Hy het oor sake gepraat, filantropiese projekte bespreek en af en toe 'n anekdote gedeel wat lag aan tafel ontlok het. Dit was 'n faset van hom wat sy nog nooit gesien het nie, die selfversekerde sakeman, die charismatiese leier, die man wat gewoond was om te lei en te beïnvloed. Op 'n sekere stadium sou hy na die verhoog geroep word vir 'n kort toespraak oor die stigting se projekte. Voordat hy opgestaan het, het hy na Luisa gebuig en gefluister, "Dankie dat jy hier is. Ek sou dit nie alleen kon doen nie." Die toespraak was kort maar emosioneel. Gustaf het gepraat oor sosiale verantwoordelikheid, oor die bou van nie net geboue nie, maar toekoms. Hy het gepraat oor nalatenskappe, oor wat ons vir die volgende geslagte nalaat. En toe, met 'n effens gebroke stem, het hy 'n huldeblyk aan Helene gebring. "My vrou het geglo dat elke voorreg 'n verantwoordelikheid meebring. Dat diegene wat meer kan doen, meer moet doen. Vandag sit ek haar nalatenskap voort, nie net deur hierdie stigting nie, maar deur ons dogter, wat ek hoop eendag sal verstaan hoe buitengewoon haar ma was." Daar was nie 'n droë oog in die saal toe hy klaar was nie. Die ovasie was warm, respekvol, gelaai met opregte emosie. Luisa het met trane in haar oë geapplaus, diep ontroer deur die waardige manier waarop Gustaf Helene se nagedagtenis geëer het. Toe hy na die tafel teruggekeer het, het hy almal verras deur Sophia op die voorkop te soen en toe, in 'n gebaar wat so natuurlik as onverwags gelyk het, Luisa se hand te neem en dit sagkens te druk. Dit was tydens die nagereg dat Luisa begin opmerk het. Die blikke, die fluisteringe, die koppe wat in diskrete gesprekke gebuig het, die oë wat vinnig weggedraai het wanneer sy in hul rigting gekyk het. "Ignoreer dit," het Gustaf langs haar gemompel en haar ongemak opgemerk. Ledige mense het altyd iets nodig om oor te praat. Maar dit was moeilik om te ignoreer. Veral toe Luisa, op pad na die badkamer om Sophia om te ruil, per ongeluk 'n gesprek gehoor het tussen twee elegant geklede vroue wat hul lipstifie voor die spieël reggemaak het. "Het skaars sy vrou begrawe en is alreeds met 'n ander," het een van hulle gesê, terwyl sy poeier op haar neus aangewend het. "Het jy gesien hoe hy haar voorstel 'n baie spesiale persoon? Asseblief, dit is duidelik wat aan die gang is. En sy is so jonk," het die ander bygevoeg, terwyl sy haar hare reggemaak het. "Sy moet so 10 jaar jonger as hy wees." "Slim," sy het die ryk weduwee gevang op 'n oomblik van broosheid. "Hulle sê sy is die dogter se oppasser," het die eerste voortgegaan en haar stem nog laer gelaat. "Stel jou voor om die baas te verlei terwyl die skoonma nog rou. Wat 'n gebrek aan klas." Luisa het in die hokkie verstom gestaan, Sophia in haar arms, haar hart wat pynlik teen haar ribbes geklop het. Sy wou uitgaan en hulle konfronteer, verduidelik dat dit nie so was nie, dat hulle nie verstaan het nie. Maar wat kon sy sê? Hoe kon sy iets verduidelik wat sy self nie heeltemal verstaan het nie? Sy het diep asem gehaal en gewag dat die vroue moes vertrek voordat sy uit die hokkie gekom het. Met bewende hande het sy Sophia klaar omgeruil en haar eie weerkaatsing in die spieël vermy. Toe sy na die tafel teruggekeer het, het Gustaf dadelik opgemerk dat iets verkeerd was. "Wat is fout?" het hy diskreet gevra terwyl die ander gesels het. "Niks," het Luisa gelieg en 'n glimlag geforseer. Sophia was 'n bietjie geïrriteerd, dis al. Hy het nie oortuig gelyk nie, maar het nie aangedring nie. Namate die aand gevorder het, het Luisa pynlik bewus geword van die blikke en kommentaar. Nou dat sy geweet het wat hulle gesê het, het dit gelyk asof sy elke gedagte kon lees in die beleefd afsydige uitdrukkings, in die glimlagte wat nie die oë bereik het nie, in die manier waarop sommige mense met Gustaf gepraat het, maar vermy het om direk met haar te praat. Toe hulle uiteindelik in die motor geklim het om terug te ry, Sophia het rustig in haar skoot geslaap, het Luisa gevoel asof sy 'n emosionele marathon gehardloop het. Gustaf was stil langs haar op die agtersitplek, die bestuurder diskreet gefokus op die pad vorentoe. "Gaan dit goed met jou?" het hy uiteindelik gevra, sy stem sag om Sophia nie wakker te maak nie. "Ja," het sy outomaties geantwoord. "Luisa," hy het haar arm liggies aangeraak. "Ek ken jou goed genoeg om te weet wanneer iets verkeerd is." Sy het gehuiwer. Moet sy hom vertel? Moet sy verduidelik wat sy gehoor het, wat sy gevoel het?
Of moet sy dit vir haarself hou, haar gevoelens beskerm, hierdie vreemde en brose verhouding wat hulle gebou het, bewaar? Ek het 'n paar opmerkings gehoor, het sy uiteindelik erken en by die venster uitgekyk na die stadsligte wat in vaasstrepe verbygegaan het. Oor ons. Gustav het gesig en agteroor in die sitplek geleun. Ek het gedink dit sou gebeur. Ek is jammer dat jy dit moet deurmaak. Mense dink ons is nie. Sy kon die sin nie voltooi nie. Romanties betrokke het hy vir haar voltooi. Ja, dit is wat hulle onvermydelik sou dink, jong vrou aan my sê, my oënskynlike intimiteit met jou, die manier waarop ek jou voorgestel het. Hoekom het u dit gedoen? Die vraag het ontsnap voordat sy dit kon keer. Hoekom het u my so voorgestel? Hoekom het u nie net gesê ek is Sophia se oppasser nie? Gustav het vir 'n lang oomblik stil gebly, so lank dat Luisa gedink het hy sou nie antwoord nie. Toe hy uiteindelik gepraat het sy stem 'n ander kwaliteit gehad, sagter, meer kwesbaar. Omdat jy meer as dit is, Luisa. Baie meer. En om jou eenvoudig oppasser te noem, sou onvoldoende wees. Onvoldoende. Die lig tussen hulle het gelaai gelyk met elektrisiteit. Luisa het haar hart so vinnig voel klop dat sy seker was hy kon dit hoor. Wat is ek dan, het sy gevra en uiteindelik die moed gevind om direk na hom te kyk. Gustav se oë, donkergroen en intens selfs in die dowwe lig van die motor, het haar sin ontmoet. Ek weet nie presies nie. Ek weet net dat jy in my lewe gekom het toe ek op die bodem was en op een of ander manier het jy die lig teruggebring. Nie net vir Sophia nie, maar ook vir my. Luisa het haar oë vol brand met ingehoue trane. Dit was die naaste aan 'n verklaring wat hulle nog ooit uitgeruil het, en tog het dit in die skaduwee van dubbelsinnigheid, van onsekerheid, gebly. Sophia het in haar slaap beweeg, wat die oomblik gebreek het. Die res van die reis het in stilte verloop, maar dit was nou 'n ander stilte, vol onuitgesproke woorde, onuitgedrukte gevoelens, onverkende moontlikhede. Toe hulle by die herehuis aankom, het ouma Cecilia in die sitkamer op hulle gewag, angstig om te weet hoe die geleentheid gegaan het. Gustav het die aand opgesom terwyl Luisa Sophia na die kamer geneem het, haar versigtig omgeruil sonder om haar wakker te maak en haar in die wiegie geplaas het. Sy het 'n paar minute gebly en die baba dopgehou terwyl sy geslaap het en haar stormagtige gedagtes probeer orden. Wat het gebeur? Wat het Gustav se woorde in die motor beteken? En die belangrikste, wat moes sy daaraan doen? Nog steeds geklee in die elegante petrolblou uitrusting, het sy op die stoel in Sophia se kamer gaan sit. Ouma Cecilia se parels het swaar aan haar nek gehang as 'n herinnering aan verantwoordelikhede en verwagtinge. Dit was soos Gustav haar al 4 later gevind het, bedagsaam, effens melankolies, pragtig in die sagte lig van die bedlampie. Luisa, het hy saggies by die deur geroep. Kan ons praat? Sy het geknik en opgestaan om hom te volg. Maar in plaas daarvan om na die kantoor of die sitkamer te gaan, soos sy verwag het hy haar na die agtertuin gelei, slegs verlig deur die maanlig en 'n paar strategies geplaaste lanterns tussen die blombeddings. Die naglig het 'n soet geur van jasmyn gehad, en die verre geluid van die waterfontein het 'n byna magiese atmosfeer geskep. Luisa het gevoel asof sy 'n parallelle wêreld binnegegaan het, 'n wêreld waar sy nie die oppasser was nie, waar daar geen sosiale verwagtinge of kwaadwillige kommentaar was nie, waar sy net 'n vrou was wat onder die maanlig gestap het met 'n man wat gevoelens ontlok het wat al hoe moeiliker geword het om te ignoreer. Ek wil om verskoning vra, het Gustav begin, en naby 'n bloeiende roosbos gestop. Omdat ek jou vanaand in 'n ongemaklike posisie geplaas het. U hoef nie om verskoning te vra nie, het sy outomaties geantwoord. Ek moet wel? Hy het na haar gedraai, sy gesig gedeeltelik verlig deur die silwerlig van die maan. Ek was selfsugtig. Ek wou jou aan my sy hê omdat ek sterker voel wanneer jy naby is. Ek het nie gedink aan die gevolge vir jou nie. Luisa het nie geweet wat om te antwoord nie. Haar hart het onreëlmatig geklop, verdeel tussen die vreugde om te hoor dat hy haar naby wou hê en die vrees vir wat dit beteken het. Mense sal praat, het hy voortgegaan. Dit is onvermydelik. En dit kan moeilik wees vir jou. Ek gee nie om wat hulle dink nie, het Luisa met meer oortuiging gesê as wat sy werklik gevoel het. Jy moet wel omgee. Jou reputasie. Wat vir my belangrik is Sophia, het sy hom onderbreek. En om u te sien herstel, weer te leef. Die res is sekonder. Gustav het 'n tree na haar toe gegee en die afstand tussen hulle verklein. Jy stel altyd ander eerste, nie waar nie?
Sophia, ek jou ma in die Weskaap. Wanneer dink jy aan jouself, Louisa? Die vraag het haar onkant betrap. Dit was waar, haar hele lewe was gebou rondom die behoeftes van ander. Eers haar siekpa tydens haar adolessensie, toe haar ma toe hy vertrek het, toe haar studente by die munisipale skool, en nou Sophia en Gustav. Ek weet nie hoe om anders te wees nie, het sy uiteindelik erken. Miskien is dit tyd om te leer, het hy sagkens voorgestel, nou so naby dat sy die hitte wat uit sy liggaam straal, kon voel, die ligte aroma van sy eau de cologne wat met die geur van die nagblomme gemeng het. Louisa het haar blik opgelig om syne te ontmoet, en wat sy daar gesien het haar hart laat spring. Begeerte, ja, maar ook iets dieper, meer betekenisvol. Iets wat baie gelyk het na. Meneer Marais het Maria se stem van die agterdeur geroep, wat die betowering van die oomblik verbreek het. Telefoon vir u, dit is meneer Rian, hy het gesê dit is dringend. Gustav het vir 'n oomblik sy oë toegemaak, asof hy krag versamel het. Sê ek sal dadelik antwoord, Maria. Toe die huishoudster vertrek het, het hy weer na Louisa gekyk, mengsel van frustrasie en berusting op sy gesig. Ek moet gaan. Rian sou nie op hierdie tydstip bel as dit nie belangrik was nie. Natuurlik, het sy geantwoord en haar teleurstelling probeer wegsteek. Ek verstaan. Hy het gehuiwer, asof hy nog iets wou sê, nog iets wou doen. Vir 'n oomblik het Louisa gedink gehoop dat hy haar sou soen. Maar die oomblik het verbygegaan en hy het net liggies aan haar arm geraak voordat hy weggestap het. Dankie vir vanaand, het hy eenvoudig gesê. Vir alles. Louisa het lank in die tuin gebly nadat hy ingegaan het, haar hart was stormagtig, haar gedagtes was vol onbeantwoorde vrae. Wat sou gebeur het as Maria nie onderbreek het nie? Waarheen sou daardie gesprek hulle gelei het? En die belangrikste, wat sou nou gebeur? Een ding was seker, iets het onherroepelik tussen hulle daardie aand verander. 'n Onsigbare lyn is oorgesteek, 'n deur is op 'n skriffie oopgemaak wat nie weer heeltemal toegemaak kon word nie. Terwyl sy stadig terug na die huis geloop het, het Louisa die gewig van daardie besef gevoel. Daar was geen manier meer om te ontken of te ignoreer nie, sy was besig om verlief te raak op Gustav Marais. En sy het vermoed met 'n mengsel van hoop en vrees, dat hy moontlik dieselfde vir haar gevoel het. Die vraag was nou, wat sou hulle daaraan doen? Die dae wat op die liefdadigheidsgeleentheid gevolg het, het 'n nuwe spanning na die Marais herhuis gebring. Dit was nie 'n onaangename spanning nie, maar 'n byna tasbare verwagting, soos die elektrisiteit wat 'n somerstorm voorafgaan. Iets het tussen Gustav en Louisa verander, iets subtiel, ondefinieerbaar, maar onteensiglik teenwoordig. Sophia, wat haar 5de lewensmaand voltooi het, het onbewus gelyk van die transformasie om haar, gekonsentreer op haar eie ontdekkings, om vir 'n paar sekondes sonder ondersteuning te sit, om voorwerpe met toenemende presisie te gryp, om met toenemende entoesiasme te babbel, veral wanneer haar pa die kamer binnegekom het. Op 'n besonder sonnige oggend was Louisa in die tuin met die baba, en het haar in 'n halfsittende posisie op 'n kombers op die gras ondersteun, toe Gustav verskyn het. Hy het gemaklike klere gedra, iets wat al hoe meer algemeen geword het oor naweke, en het 'n skinkbord met ontbyt gebring. Ek het gedink julle is dalk honger, het hy verduidelik en die skinkbord op die klein ystertafel naby die boom geplaas. Dankie, het Louisa geantwoord, verras deur die gebaar. Sophia het reeds haar bottel gehad, maar ek moet erken ek is honger. Gustav het geglimlag en op die stoel langs haar gaan sit. Ek het gedink so jy stel altyd haar behoeftes voor jou eie. Daar was iets in sy toon, mengsel van bewondering en ligte afkeer, wat Louisa laat bloos het. Sy het Sophia in 'n gemakliker posisie geplaas en een van die croissants geneem wat hy gebring het. Hoe was die vergadering gister, het sy gevra en probeer om die gesprek na veiliger terrein te lei. Dit het belangrik gelyk. Sedert die aand van die geleentheid, 3 dae gelede, het hulle versigtig om die oomblik wat hulle in die tuin gedeel het, gedans, asof hulle albei gevrees het wat sou gebeur as hulle dit direk sou noem. Produktief, het hy geantwoord en koffie in 2 koppies geskink. Ons onderhandel oor 'n groot projek in Durban. As dit goedgekeur word, sal ek volgende week daarheen moet reis. O, Louisa het haar teleurstelling in haar stem probeer wegsteek. Vir hoe lank? 3 of 4 dae, hoogstens. Gustav het haar oor die rand van die koppie dopgehou. Ek het gedink miskien kan julle saam met my kom. Louisa het amper aan die croissant verstik. Ons, jy en Sophia, het hy verduidelik, asof dit die mees natuurlike ding in die wêreld was. Durban is pragtig in hierdie tyd van die jaar.
Ons kan by 'n strandfrontoord bly. Sophia het nog nooit die oseaan gesien nie. Gustav, sy is 5 maande oud, het Luisa om herinner en vir die idee gelag. Sy sal nie onthou dat sy die oseaan gesien het nie. Ek sal onthou, het hy eenvoudig geantwoord. En boonop sou dit goed wees vir haar om die see lug in te asem. Ek het gelees dat dit gesond is vir longontwikkeling. Luisa het vir haarself geglimlag. Hy het een van daardie ouers geword wat voortdurend navorsing doen oor kinderontwikkeling en enige inligting absorbeer wat sy dogter kon bevoordeel. Ek weet nie of dit gepas sou wees nie, het sy versigtig gesê. Mense kan dit verkeerd interpreteer. Gustav se glimlag het effens afgeneem. Na die geleentheid dink ek die skade is reeds gedoen in daardie departement. Wat bedoel u? Hy het gehuiwer asof hy gewaardeer het hoeveel hy moes openbaar. 'n Paar notas het in sosiale rubrieke verskyn. Niks eksplisiet nie, maar insinuasies oor die onvertroostbare weduwee wat troos gevind het. Luisa het haar gesig voel brand. Ek is jammer. Waarvoor? Gustav het opreg verward gelyk. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Ook nie ek nie. Nietemin het sy aangedring. Dit is u reputasie wat op die spel is. En Helene se nagedagtenis. By die melding van sy oorlede vrou se naam het 'n skaduwee oor Gustav se gesig getrek. Hy het die koppie op die tafel gelos en na Sophia gekyk, wat nou geesdriftig met 'n rubberspeelding gespeel het. Weet jy wat ek die afgelope maande geleer het, het hy uiteindelik gesê. Dat om die nagedagtenis van iemand lief te hê, soos ek Helene liefgehad het, beteken om sekere fundamentele waarhede te leer. Een daarvan is dat die lewe te kort is om te mors deur voor te gee dat jy nie voel wat jy voel nie. Ander is dat die menslike hart 'n verrassende vermoë het om lief te hê, nie een nie, maar verskeie kere op verskillende maniere. Hy het sy hand oor die tafel uitgesteek, sonder om hare aan te raak, en dit net daar gelos en stil aanbod. Ek is nie verward oor wat ek voel nie, Luisa. Ek is meer helder as wat ek in 'n lang tyd was. Ek weet ek sal altyd vir Helene lief hê. Sy is die ma van my dogter, sy was my metgesel vir jare, 'n deel van my het saam met haar gesterf. Maar dit beteken nie dat daar nie plek kan wees vir iets niets, iets anders, maar ewig geldig nie. Sy woorde het Luisa diep geraak. Daar was 'n onmiskenbare opregtheid daarin, 'n helderheid wat moeilik was om te bevraagteken. Wat as dit nie uitwerk nie, het sy gevra en haar grootste vrees verwoord. Wat as ons probeer en misluk? Sophia sou die meeste benadeel word. Sophia is reeds lief vir jou, het Gustav eenvoudig geantwoord. Sy is lief vir jou asof jy deel van haar is, asof jy altyd daar was. Dit sal nie verander nie, maak nie saak wat tussen ons gebeur nie. Stadig, huiwerig, het Luisa haar hand op syne geplaas. Die kontak was elektries, al was dit so eenvoudig. Ek is bang, het sy erken, haar stem skaars meer as 'n fluistering. Ek ook, het hy gebieg en haar vingers met syne verstrengel. Maar ek is banger vir die idee om nie te probeer nie. Hulle het so gebly vir 'n lang oomblik, hande op die tafel verenig, die sterrehemel bo, die oseaan wat benede gemurmureer het. Hulle was nie meer baas en werknemer, weduwee en oppasser nie, maar net 'n man en 'n vrou op die rand van iets niets en vreesaanjaend moontlik. Ek verwag nie nou antwoorde of besluite nie, het Gustav uiteindelik gesê en haar hand saggies losgelaat. Ons het tyd. Hierdie dae hier kan 'n pouse wees, 'n ruimte om asem te haal en te dink, sonder die druk van etikette of definisies. Luisa het geknik, dankbaar vir die begrip. Dankie. Hulle het die diner in 'n ligter gesprek voltooi en gepraat oor die volgende dag se program, 'n besoek aan die natuurlike poele van Imelanga Rocks, miskien 'n bootrit as die weer dit toelaat. Toe hulle vir die nag afskeid geneem het en elkeen na sy kamer gegaan het, was daar 'n nuwe begrip tussen hulle, 'n stilswynde ooreenkoms om moontlikhede te ondersoek sonder onmiddellike verwagtinge. Leend in haar bed, terwyl sy die verre geluid van die golwe deur die oop venster gehoor het, het Luisa nagedink oor die gesprek, oor Gustav se woorde, oor die aanraking van sy hand. Daar was waarheid in wat hy gesê het, oor die menslike hart en sy vermoë om op verskillende maniere lief te hê, oor die lewe wat te kort is vir ontkennings. In die kamer langsaan het Gustav ook wakker gebly, nie net aan Luisa en wat kon wees nie, maar ook aan Helene en wat was. Daar was geen konflik tussen hierdie gedagtes nie, net 'n vreedsame aanvaarding dat albei in sy hart kon bestaan, dat om weer lief te hê nie beteken het om die verlede te verraai nie, maar om die lewe wat voortduur te eer, wat volhard, wat onverwagte maniere vind om selfs in die onwaarskynlikste terreine te blom.
Die daaropvolgende dae in Durban was soos 'n kleurvolle droom. Die natuurlike poele van Mpumalanga Rocks het Sophia bekoor, wat heerlik gelag het oor die kleurvolle vissies wat om haar geswem het terwyl Gustav haar in die kristalhelder water vasgehou het. Die bootrit het dolfyne ver in die verte laat spring, wat uitroepe van vreugde by die baba ontlok het. Met elke nuwe ervaring en elke gedeelde oomblik, het Luisa die grense wat sy om haar hart opgerig het, stadig voel oplos. Die manier waarop Gustav met Sophia omgegaan het, geduldig, liefdevol, heeltemal teenwoordig, het haar diep geraak. Die manier waarop hy haar by elke besluit, elke plan ingesluit het, asof haar mening net so belangrik as syne was, het haar op 'n manier laat voel wat sy nog nooit voorheen ervaar het nie. Die aande op die balkon, waar hulle gesels het nadat Sophia geslaap het haar gunsteling oomblik geword. Hulle het oor drome en vrese gepraat, kinderherinneringe gedeel, boeke en filosofieë bespreek, en verbasende ooreenkomste in hul wêreldbeskouings ontdek ten spyte van hul so verskillende oorspronge. Op een van hierdie aande het Gustav oor Helene gepraat, nie met die verskeurende pyn van die vroeë dae nie, maar met 'n kalm verlange en gelukkige herinneringe gedeel, wat Luisa gehelp het om die vrou te leer ken wat so belangrik in sy lewe was. Sy sou van jou gehou het hy gesê en na die sterre gekyk. Julle is op baie maniere verskillend, maar julle deel essensiële kwaliteit, 'n innerlike krag wat nie aangekondig hoef te word nie, wat eenvoudig daar is, solied en betroubaar. Dit was vreemd, maar Luisa het nie jaloers gevoel toe sy van Helene gehoor het nie. Inteendeel, sy het 'n eienaardige verbinding gevoel met hierdie vrou wat sy nooit geken het nie, maar wie se dogter sy liefgehad het asof sy haar eie was. Op die laaste dag van die reis, na oggend van speel op die strand, het Sophia vir haar middagslaapie aan die slaap geraak, uitgeput. Die stil kamer van die syte, met ligversorging en gedeeltelik toe gordyne, sou 'n paar uur se diep slaap vir die baba verseker. Kom ons stap 'n bietjie, het Gustav voorgestel. Net ons twee. Die butler kan die baba monitor dophou, en ons sal net 5 minute se stap weg wees. Luisa het gehuiwer. Dit sou die eerste keer wees dat sy heeltemal alleen met hom sou wees, sonder Sophia as 'n buffer tussen hulle. Sy sal ten minste 2 uur slaap, het Gustav aangedring en haar weersin opgemerk. En ons moet praat. Die erns in sy stem het Luisa oortuig. Goed, het sy ingestem en 'n strooihoed opgetel om haar teen die sterk middagson te beskerm. Hulle het vir 'n paar minute stil langs die strand geloop, hul kaal voete in die nat sand, die golwe het af en toe hul enkels bereik. Dit was laagwater en die strand het eindeloos gelyk, slegs onderbreek deur 'n paar ander afgeleë gaste en kleurvolle bote wat in die baai geanker was. Môre keer ons terug na Kaapstad, het Gustav uiteindelik gesê en die stilte verbreek. Ja, het Luisa geantwoord, 'n onverwagse knop in haar bors by die gedagte aan die einde van daardie magiese tussenspel. Voordat ons terugkeer na die werklikheid, na die herehuis, na die verantwoordelikhede, wil ek jou iets vertel. Hy het gestop en na haar gedraai. Hierdie dae met jou en Sophia was die gelukkigste wat ek in 'n lang tyd gehad het. En ek wil nie hê dit moet eindig nie. Luisa het haar hart vinniger voel klop. Wat bedoel u? Ek bedoel dat wanneer ons terugkom, ek wil voortgaan met wat ons hier begin het. Nie as baas en werknemer nie, maar as iets meer. Gustav, ek. Wag, het hy haar sagkens onderbreek. Laat my klaar praat. Ek weet jy het nog vrese, twyfel. Ek weet die buitewêreld sal oordeel, sal kommentaar lewer, sal probeer om ons te laat voel dat daar iets verkeerd is hierin. Maar kyk rond. Hy het na die oseaan, na die lig, na die natuurlike uitgestrektheid wat hulle omring het, gebare. Hierdie wêreld is te groot, die lewe is te kort om volgens die verwagtinge van ander te leef. Wat saak maak, wat regtig saak maak, is wat ons voel. En ek weet wat ek vir jou voel. Luisa het haar asem ingehou, haar hart het so vinnig geklop dat sy dit bo die geluid van die golwe kon hoor. Ek is besig om verlief te raak op jou, Luisa, het Gustav uiteindelik gesê, die eenvoudige maar kragtige woorde is deur die seebries gedra. Trouwens, ek dink ek is al verlief. En ek is moeg daarvoor om voor te gee dat dit nie so is nie. Daar, onder die Durbanse son, met hul voete in die sand en die oseaan as getuie, het Luisa haarself uiteindelik toegelaat om die waarheid te erken wat haar hart al weke lank geweet het. Ek ook, het sy gefluister, die woorde byna deur die wind weggewaai. Ek is ook verlief op jou. Die glimlag wat Gustav se gesig verlig het, was soos die sonsopkoms, stralend, transformerend, vol beloftes.
Hy het 'n tree na haar toegegee, sy hande het haar middel met 'n verrassende natuurlikheid gevind, asof hulle altyd daar behoort het. Mag ek, het hy gevra, sy oë vasgenaal op hare, sy gesig sentimeters weg. In antwoord het Luisa haar oë toegemaak en vorentoe geleun, wat die spasie tussen hulle uitgeskakel het. Die soen was anders as die eerste, nie huiwerig of vraand nie, maar selfversekerd, diep, 'n verklaring en 'n belofte verstrengel. Haar hande het hul weg na sy bors gevind, en sy het sy hart so vinnig voel klop soos haar eie. Sy arms het haar heeltemal omhels, haar nader getrek, asof hy hul siele wou saamsmelt. Toe hulle uiteindelik van mekaar geskei het, albei asemloos, het Luisa haar oë oopgemaak om syne te vind wat geskitter het van ingehoue emosie. Ek het gedink ek sou dit nooit weer sê nie, het Gustav gebieg, sy stem gebroke, maar jy laat my weer glo in nuwe beginne, in tweede kanse, in moontlikhede wat ek gedink het vir altyd verlore was. Luisa het trane in haar oë gevoel opwel, nie van hartseer nie, maar van 'n vreugde so intens dat dit byna seer gedoen het. Ek is bang, het sy erken, maar ek wil probeer. Ek wil sien waarheen dit ons sal lei. Hy het haar gesig met teerheid aangeraak en 'n traan wat ontsnap het, afgevee. Ons sal saam uitvind, een dag op 'n slag. Sonder haas, sonder druk. Net ons eerlik met mekaar en met wat ons voel. Meer se kreet het die lig gesny, asof die natuur saam met hulle gevier het. Hulle het saam gelag, die plegtige oomblik is versag deur daardie onverwagse ingryping. Hand aan hand het hulle hul wandeling langs die strand voortgesit, en nou oor praktiese sake gepraat, hoe hulle dinge sou hanteer wanneer hulle terugkom, hoe hulle dit aan ouma Cecilia sou verduidelik, hoe hulle Sophia sou beskerm teen enige onstuimigheid terwyl hulle hierdie nuwe water saam sou navigeer. Maar onder al die praktiese bekommernisse was daar 'n nuutgevonde sekerheid, 'n stille vertroue dat hulle saam 'n pad sou vind. Dat die onverwagte liefde wat tussen hulle geblom het, sterk genoeg was om die oordeele, die komplikasies, die onvermydelike uitdagings wat sou kom, te weerstaan. Die volgende oggend, terwyl die limousine hulle terug na die lughawe geneem het vir die vlug na Kaapstad, het Luisa by die venster uitgekyk na die see wat hulle agtergelaat het, na die kobaltblou lig wat hul belydenis aanskou het, na die palmbome wat gedans het op die klank van hul beloftes. Sophia het rustig in Gustav se skoot geslaap, uitgeput na die dae van avonture en nuwe ontdekkings. Hy het beurtelings na sy dogter en na Luisa gekyk, asof hy skaars sy geluk kon glo, hierdie twee buitengewone mense in sy lewe, wat ruimtes gevul het wat hy gedink het vir altyd leeg sou bly. Gereed om terug te gaan, het hy gevra, sy stem sag om die baba nie wakker te maak nie. Luisa het geknik, 'n kalm glimlag op haar lippe. Ja, het sy geantwoord en haar hand uitgesteek om haar vingers met syne te verstrengel. Ek is gereed vir wat ook al kom. Wat sy nie geweet het nie, toe die vliegtuig ure later opgestyg het, was dat die grootste toets van hul niet verklaarde liefde op hulle gewag het in Kaapstad. 'n Toets wat nie net hul gevoelens sou toets nie, maar hul moed, hul wederwysige vertroue en hul vasberadenheid om iets blywends te bou te midde van die as van die verlede. Die terugkeer na Kaapstad was soos om uit 'n droom te ontwaak. Die limousine wat hulle by die Oor Tambo internasionale lughawe opgelaai het, het deur die grys stad gery onder 'n fyn, aanhoudende moetreën, 'n skerp kontras met die blou lig en die stralende son van Durban wat hulle ure tevore agtergelaat het. Sophia het rustig in Luisa se skoot geslaap, uitgeput na die reis. Gustav het die stad deur die venster dopgehou, 'n bedagsame uitdrukking op sy gesig. Sy hand het op hare gerus, 'n diskrete, maar betekenisvolle gebaar wat hul nuwe werklikheid gesimboliseer het. Waaraan dink jy, het Luisa sagkens gevra en sy lang stilte opgemerk. Gustav het na haar gedraai, 'n klein glimlag op sy lippe. Hoe vinnig alles verander, 'n paar weke gelede kon ek skaars my dogter se kamer binnegaan. Nou kom ek terug van 'n familiereis, weer verlief. Familie. Die woord het tussen hulle gehang, vol beloftes en moontlikhede. Luisa het 'n warmte in haar bors voel versprei, ten spyte van die angs wat gegroei het na mate hulle die Marais herreis nader gekom het, en die werklikheid wat op hulle gewag het. Ouma Cecilia sal op ons wag, het sy opgemerk en kon nie die onsekerheid in haar stem heeltemal wegsteek nie. Cecilia sal verstaan, het Gustav verseker en haar hand liggies gedruk. Trouwens, ek vermoed sy verstaan dit al langer as onsself. Toe die limousine uiteindelik deur die hekke van die herehuis gery het, het Luisa gevoel asof sy nie net 'n fisiese ingang oorsteek nie, maar 'n poort na 'n nuwe fase van haar lewe. Die huis wat sy eers as 'n werkplek geken het, toe as 'n tuiste, het nou 'n nuwe betekenis aangeneem, die toneel waar sy en Gustav sou probeer om iets waarliks te bou te midde van die kompleksiteite van hul verweefde verhale.
Ouma Cecilia het hulle in die ingangsportaal gewag, elegant soos altyd in 'n donkerblou stel, haar grys hare perfek versorg. Haar skerpsinnige oë het vinnig oor die trio gegaan wat ingekom het, en die naby tussen Gustav en Luisa opgemerk, die manier waarop hy haar tasse met dieselfde natuurlikheid as sy eie gedra het, die verskillende glans in albei se oë. Welkom terug, het die ouer vrou gesê en haar arms oopgemaak om Sophia te ontvang wat wakker geword het, en nou haar handjies na haar ouma uitgesteek het, vrolik babbelend. Hoe was die reis, het sy gevra en haar kleindogter op die wang gesoen terwyl sy 'n betekenisvolle blik na Gustav gewerp het. Transformerend, het hy eenvoudig geantwoord en 'n medepligtige blik met Luisa uitgeruil. Die onmiddellike begrip op ouma Cecilia se gesig het bevestig wat Gustav in die motor gesê het, sy het al geweet, miskien selfs voor hulle. Goed, het die ouer vrou met 'n enigmatiese glimlag gesê. Maria het 'n spesiale middagete voorberei om julle terugkeer te vier. Hoekom rus julle nie 'n bietjie nie en ontmoet ons dan aan tafel? Sophia en ek het baie om oor te praat. Met 'n diskrete knik het sy met haar kleindogter vertrek en Gustav en Luisa alleen in die ruimportaal gelaat. Dit was te maklik, het Luisa verbaas opgemerk. Gustav het saggies gelag. Cecilia mors nooit energie op onnodige dramas nie. Dit is een van haar mees bewonderenswaardige eienskappe. Hy het nader gekom en haar gesig liggies aangeraak. Dit is goed. Een hindernis minder. Daar is nog baie ander, het Luisa om herinner, alhoewel 'n teesinnige glimlag op haar lippe gespeel het. En ons sal dit saam aanpak, het hy verseker en vooroor gebuig vir 'n kort, maar beloftevolle soen. Een vir een. Die middagete het in 'n verrassend ontspanne atmosfeer verloop. Ouma Cecilia het die gesprek met diplomatisiese vaardigheid gelei en gevra oor die skoonhede van Durban, Sophia se eerste indrukke van die see, die toeriste aantreklikhede wat hulle besoek het. As sy opgemerk het hoe Gustav en Luisa blikke uitgeruil het, hoe hul hande af en toe onder die tafel geraak het, hoe hulle mekaar se sinne voltooi het toe hulle oor die avonture van die reis vertel het, het sy geen direkte kommentaar gelewer nie. Dit was eers toe Sophia vir haar middagslaapie geneem, is dat ouma Cecilia die onderwerp aangeroer het wat in die lug hang het. So, het sy begin en tee vir die 3 in die sitkamer geskink, ek dink ons het 'n paar dinge om te bespreek. Gustav het homself in die leunstoel reggetrek en 'n byna formele houding aangeneem. Cecilia, Luisa en ekkie is verlief, het die ouer vrou kalm voltooi, asof sy oor die weer kommentaar lewer. Dit is nogal duidelik, my skat. En eerlikwaar, dit was al hoogtyd. Luisa het amper aan die tee verstik. Mevrou, ekkie. U hoef nie te verduidelik nie, my liefie, ouma Cecilia het haar hand in 'n gerusstellende gebaar opgesteek. Ek het julle 2 al weke lank dopgehou. Die verbinding, die manier waarop julle hierdie huis saam getransformeer het, hoe julle lewe teruggebring het na hierdie plek na Gustav. Sy het die koppie delikaat op die piering geplaas voordat sy voortgegaan het. Wat my bekommer is nie dat julle Helene se nagedagtenis verontagsaam nie. Dit is hoe die buitewêreld sal reageer en of julle daarvoor voorbereid is. Daardie woorde het in die daaropvolgende dae profeties akkuraat bewys. Gustav Marais se terugkeer na sy professionele aktiwiteite, nou sigbaar getransformeer, ligter, meer teenwoordig, wat af en toe Luisa en Sophia in gemaklike gesprekke genoem het nie ongemerk verbygegaan in die geslote kring van die Kaapstadse elite nie. Die kommentaar het diskreet begin, toe in volume en boosheid gegroei. Die invloedrykste sosiale rubriek in die stad het 'n oënskynlik onskuldige nota gepubliseer oor die weduwee wat troos in die arms van die oppasser gevind het, wat 'n vloedgolf van spekulasie en oordeele veroorsaak het. Anonieme boodskappe het by die hoofkantoor van Marais Konstruksie begin aankom, sommige het verontwaardiging uitgespreek, ander het Gustav se gesonde verstand bevraagteken, baie het Luisa veroordeel as 'n opportunis en 'n uitbuiter. Die laaste druppel het op 'n donderdagoggend gekom, toe Luisa Sophia vir haar baba swemles geneem het. By die uitgang van die herehuis is hulle genader deur 'n paparazzo wat onophoudelik flitsse afgevuur het en provokatiewe vrae geskreeu het, is dit waar dat jy die baas verlei het terwyl sy skoonma nog oor haar dogter gerou het? Hoe lank na die begrafnis het julle die verhouding begin? Kyk jy al na die meisie se erfenis? Sophia het gehuil, bang vir die flitsse en die aggressiewe benadering. Luisa, wat van verontwaardiging en vrees gebewe het vinnig met die baba in die motor geklim en die bestuurder opdrag gegee om dadelik huis toe te keer. Toe Gustav daardie aand by die herehuis aankom, het hy Luisa in Sophia se kamer gevind, besig om 'n klein tas te pak.
Wat doen jy, het hy verskrik gevra. Ek moet gaan, het sy geantwoord, haar stem het gebewe ten spyte van die poging om ferm te lyk. Ten minste vir 'n rukkie. As gevolg van wat vandag gebeur het. Hy het nader gekom en probeer om haar arm aan te raak, maar sy het weggestap. Luisa, daardie fotograaf is afgedank. Ek het reeds 'n hofsaak teen die koerant aanhange gemaak. Dit sal nie weer gebeur nie. Dis nie net dit nie. Sy het uiteindelik gestop en na hom gekyk met trane in haar oë. Dis alles. Die blikke, die kommentaar, die insinuasies. Ek plaas u in 'n onmoontlike posisie, Gustaf. U reputasie, u besigheid. Ek gee nie om oor dit alles nie. Maar u moet. Die intensiteit van haar eie stem het Luisa verras. U het 'n maatskappy om te bestuur, werknemers wat van u afhanklik is, 'n dogter om groot te maak. U kan nie net ignoreer wat die wêreld dink nie. Ek kan wel, het hy aangedring, die vasberadenheid duidelik in elke woord. En ek sal, as die alternatief is om jou te verloor. Luisa het die trane wat sy ingehou het, uiteindelik laat oorloop. Ek wil nie die rede wees vir meer lyding in die lewe nie. U het al te veel deurgemaak. Gaan dan nie, het hy gesmeek en uiteindelik haar hande vasgehou. Om sonder jou te wees, dit sou lyding wees. Die pynlike dooiepunt is onderbreek deur die aankoms van ouma Cecilia, wat die toneel van die deur af dopgehou het met 'n onbeskryflike uitdrukking. Verskoon die inbraak, het die ouer vrou gesê toe sy die kamer binnekom, maar ek kan nie stil bly hieroor nie. Sy het direk na Luisa gekyk. Om te vlug is nie die antwoord nie, my liefie. Ek vlug nie, het Luisa verdedig. Ek probeer hulle beskerm. Almal van julle. Beskerm teen wat presies? Teen kwaadwillige kinderpraatjies. Teen oppervlakkige oordeele van mense wat niks weet van wat ons deurgemaak het nie. Ouma Cecilia het haar kop ferm geskud. As Helene hier was, weet jy wat sy sou sê? Sy sou sê om almal te laat vaar en die lewe voluit te leef. 'n Klein onwillekeurige glimlag het Luisa se lippe geraak, terwyl sy die sterk en vasberade vrou voorgestel het wat almal beskryf het. Boonop het die ouer vrou voortgegaan, haar stem het versag, is daar iets wat julle nog nie weet nie. Sy het 'n gevoude koevert uit haar sak gehaal en dit aan Gustaf oorhandig. Ek het dit tussen Helene se besittings gevind toe ek uiteindelik die moed gehad het om haar goed te organiseer. Dit is 'n brief wat sy vir jou geskryf het, om afgelewer te word, as sy nie die bevalling sou oorleef nie. Gustaf het na die koevert gekyk asof dit iets broos en kosbaar was, sy naam geskryf in Helene se onmiskenbare handskrif. Ek het nie die moed gehad om dit vroeër te lewer nie, het ouma Cecilia gebieg. Jy was so gebroke. Later, toe jy begin beter word het, was ek bang dat dit wonde sou oopmaak. Maar nou dink ek dit is die regte tyd. Met bewende hande het Gustaf die koevert oopgemaak en die bladsye wat met sy vrou se elegante handskrif bedek was, oopgevou. Luisa het aanstaltes gemaak om te vertrek, en het gevoel asof sy 'n indringer was, maar hy het haar arm vasgehou. Bly, het hy gevra. Asseblief. Terwyl hy stil gelees het, het trane oor sy gesig begin stroom. Dit was nie trane van verskeurende pyn soos in die eerste dae na die verlies nie, maar van 'n diep en komplekse emosie, mengsel van verlange, dankbaarheid en aanvaarding. Sy het geweet, het hy uiteindelik gesê, sy stem gebroke. Op een of ander manier het sy dit aangevoel. Wat het dit gesê, het Luisa sagkens gevra. Gustaf het diep asem gehaal voordat hy geantwoord het. Onder andere vra sy dat ek nie toelaat dat die pyn van verlies my verhinder om te lewe nie. Dat ek iemand vind wat ons dogter sal lief hê soos sy sou. Dat ek myself toelaat om weer gelukkig te wees. Hy het na Luisa gekyk, sy oor het geskitter van emosie. Dit is asof sy ons haar seën gee. Die stilte wat gevolg het, was gelaai met betekenis. Die drie mense in daardie kamer, verenig deur liefdesbande met Helene en Sophia, het 'n oomblik van diep begrip gedeel wat woorde oortref het. Dit was Sophia wat die plegtige oomblik verbreek het en wakker geword het van haar middagslaapie met 'n sagte gehuil. Luisa het dadelik na haar toe beweeg en haar opgetel met daardie natuurlikheid wat Gustaf altyd ontroer het. "Hallo prinses," het sy gemompel en die baba op die voorkop gesoen. "Het jy lekker gedroom?" Sophia het geantwoord met 'n slaperige glimlag, haar handjies het Luisa se gesig in 'n gebaar gevind wat byna van erkenning gelyk het. "Sien jy," het ouma Cecilia sagkens gesê. "Selfs sy weet waar sy hoort." Gustaf het na die toneel gekyk, Luisa wat sy dogter met soveel liefde vashou,
Helene se brief in sy hande, sy skoonma wat met stille goedkeuring toekyk, en het 'n absolute sekerheid in sy hartgevoel vestig. Ek sal nie toelaat dat hulle ons skei nie, het hy verklaar, sy stem nou ferm. Ek sal nie toelaat dat vreemdelinge met hul bekrompe menings vernietig wat ons bou nie. Hy het nader gekom en Lysa en Sophia in 'n beskermende omhelsing toegedraai. Ons is nou 'n familie. Onvolmaak, onkonvensioneel, gebou op omstandighede wat niemand sou kies nie. Maar nietemin familie. Lysa het haar kop teen sy bors geleun en haarself vir die eerste keer heeltemal toegelaat om te glo dat dit kon werk. Dat die liefde wat tussen hulle gegroei het, sterk genoeg was om die oordeele, die komplikasies, die spooke van die verlede te weerstaan. Bly, het hy gevra, die eenvoudige woorde het die gewig van 'n belofte gedra. Bly by ons. By my. Ja, het sy uiteindelik geantwoord en haar gesig opgelig om sy blik te ontmoet. Ek bly. Ouma Cecilia het die toneel met stille trane dopgehou en op daardie oomblik die wonder erken wat voor haar oë plaasgevind het, hoe uit die diepste wanhoop, uit die mees verwoestende verlies, 'n nuwe kans op geluk vir hulle almal gebore is. 6 maande later, op 'n sonnige lentemiddag, het 'n klein en intieme groep in die tuin van die Marais herreis bymekaar gekom. Sophia, nou amper 'n jaar oud, het 'n wit rokkie met delikate geborduurde blomme gedra, 'n blommekrans van piepklein blommetjies het haar donker krulletjies versier wat volop gegroei het. In haar mollige arms het sy 'n klein kussing gehou waarop 2 goue ringe gerus het. Gustav het onder die boog van wit blomme gewag, elegant in 'n ligte pak, sy gesig het gestraal van verwagting. Aan sy het die seremoniebeampte in 'n lae stem met ouma Cecilia gesels, wat die rol van Pietma aangeneem het. Toe die sagte musiek begin speel, het almal na die ingang van die tuin gedraai. Lysa het verskyn, pragtig in 'n eenvoudige, maar elegante rok, haar krulle het haar gesig omraam wat verlig is deur geluk. In haar hande, 'n ryker veldblomme, Helene se gunstelinge, 'n stille huldeblyk aan die vrou wie se afwesigheid, paradoksaal genoeg, haar teenwoordigheid daar moontlik gemaak het. Terwyl sy stadig na die man geloop het wat sy liefgehad het, het Lysa nagedink oor die buitengewone reis wat hulle tot daardie oomblik gebring het. Hoe 'n fluistering in die nag alles verander het. Hoe eenvoudige woorde, sy het ook haar ma verloor. En jy laat haar pa verloor in reeks gebeurtenisse ontketen het wat nou uitgeloop het op hierdie viering van liefde en nuwe begin. Sophia, toe sy Lysa sien naderkom, het haar armpies na haar uitgesteek en opgewonde gebabbel. En toe, tot verbasing en emosie van al die aanwesiges, het sy vir die eerste keer duidelik gesê: Mama. 'n kollektiewe sug het deur die gaste gegaan. Gustav het na sy dogter gekyk, toe na die vrou wat hul lewens getransformeer het, onbeheerde trane het in sy oë geskitter. Toe Lysa uiteindelik langs hom gekom het, Sophia tussen hulle, het sy 'n hand van elkeen vasgehou en die perfekte beeld gevorm van wat hulle was, 'n familie wat uit die as herreis het, gebou op enorme verliese, maar ook op diep en veerkragtige liefde wat op die onwaarskynlikste plek geblom het. Gereed, het Gustav gevra en haar hand saggies gedruk. Meer as ooit, het Lysa geantwoord, haar hart het oorloop van dankbaarheid vir die tweede kans wat die lewe hulle gegee het. En terwyl hulle hul geloftes afgelê het onder die blou Kaapstadse lig, omring deur slegs diegene wat werklik saak gemaak het, het hulle die diep waarheid verstaan wat Helene verstaan het toe sy daardie brief geskryf het, dat liefde, in sy suiwerste vorm, nooit 'n verraad van die verlede is nie, maar 'n moedige bevestiging van die lewe wat voortduur, wat volhard, wat onverwagte maniere vind om selfs in die onwaarskynlikste terreine te blom. Sophia, wat van die een na die ander gekyk het met daardie amandelvormige oë soos die van haar biologiese ma, het geglimlag asof sy die wonder perfek verstaan het wat haar gebroke pa en die vrou wat hom gehelp het om homself te herbou, verenig het. Die wonder van 'n fluistering wat alles verander het. Einde van die verhaal. Liewe luisteraars, ons hoop dat Gustav en Lysa se verhaal julle harte geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier, deur links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n liker op die video te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe en die menslike vermoë om te herleef selfs in die moeilikste omstandighede ondersoek. Deel in die kommentaar as julle al 'n herbegin so transformerend soos die van ons protagoniste gesien of beleef het. Ons sien uit daarna om ook julle verhale te hoor.